en hy blaai deur die boek en Jesus sê, waar het ek vir Chris ontmoet? En die vader sê, ek sien dit, maar waar is die bloed? En dan blaai hy, en dan sê Jesus, daar het ek ook vir Chris ontmoet. Dan sê hy, ja, ek sien dit, maar waar is die bloed? En so gaan hy deur. En daai tyd het ek nog heeltemal losbandig gelewe in die wêreld, nooit gebid, nooit al hierdie goed nie, en nie Jesus se naam gebruik in die huis nie. Of nooit, nergens. En toe kom die Satan hier van die kant af, en hy skree, en hy sê vir Jesus, jy het gesê, Goeiemôre en baie welkom by nog 'n episode van die Hansman Show. Dis lekker om weer terug in die studio te wees, in die ateljee. Ek het nou die laaste paar opnames was 'n bietjie van 'n nagmerrie met online en die krag wat af was hier en ons moes bo op die stoep rekord en klop sulke goeders. Maar ja, dis lekker om weer terug te wees en dis lekker om krag te hê en dis lekker om julle hier te hê. So ons wil julle net verwelkom en ons is bly julle is hier by ons. En ja, die Hansman Show, vir die van julle wat nie weet nie, is 'n plek waar ons stories deel en dit is 'n plek waar ons vir mense hoop probeer gee om vir God te soek in hulle moeilike tye, in hulle donker tye en hoe God daai goeders kan omswaai vir mense deur die ouens wat hier is se stories. En ek ken my gas Chris, ek gaan julle nou voorstel, praat net nou voor ons begin hieroor en hy sê ook vir my soos hy het nie hierdie amazing story soos van die ouens wat op die show was nie, maar I beg to differ, want elke persoon wat na Christus toe kom is 'n amazing story. Geen nie om of jy in 'n Christelike huis groot geword het en of jy soos van my gaste die stigter van die sataniese kerk was nie. Dit elke ou, die Bybel sê heaven rejoices over every soul that comes to Christ, en dit is vir my so awesome om te weet dat daar is nie onderskeid in die hemel tussen 'n ou wat verslaaf was aan crystal meth en 'n ou wat 'n solid lewe gelei het en 'n goeie man was en na Christus toe kom het. Elke persoon moet na Christus toe kom en elke persoon word gerejoice oor. En ja, so welkom hier en los vir ons 'n like en 'n comment en as jy wil en gelei voel, subscribe asseblief. Dit gaan nie vir ons oor enige van daai goed nie, dit gaan net oor storie en om mense se stories te deel en om vir God heerlikheid te bring. So ons is opgewonde om hier te wees. So welkom aan julle en dan wil ek my gas verwelkom. Ek sê nou vir hom, Chris is weer 'n voorstel van 'n vriend, 'n ou vriend van die Hansman Show, iemand wat ook al hier op was en al vir my paar gaste gestuur het om te kom deel op die show. En ek sê vir hom, al wat Miles vir my stuur is Chris Prinsloo, prokureur, skrywer en pa. So dit is wie hier is vanoggend. Ek gaan laat hy die prentjie inkleer vir julle en dan gaan ons na sy storie luister en hoor wat hy alles doen. En ja, ek hoop julle geniet die show saam met ons. Chris, baie welkom. Dankie om man. jou hier te hê. Ja, dit is interessant. Ja. Maar dit is relax, net dit is baie ja, dis chill en ons geniet dit net en ons praat net en is 'n conversation en julle ken die drill. Ek en Chris gaan met mekaar gesels, so moet asseblief nie verwag ons moet heeltyd vir die kamera kyk nie. En ja, Chris, stel jouself voor, gee vir ons so 'n klein bietjie agtergrond en dan kyk ons waar die Here dit vat. Okay, dankie vir die geleentheid, môre. Maar ja, soos my lewe het ook maar 'n paar wye draai geloop, okay? Maar ja, soos Christenhuis groot geword en ongelooflike ouers, ongelooflike familie, my hele lewe lank kind van die Here, waar ek het soos byvoorbeeld in 93, toe het ek my lewe vir die eerste keer vir die Here gegee. Okay. Ek onthou nog, dit was 'n AEB konferensie. Ek weet nie of jy AEB Afrikaans Evangeliese Bond. Okay. My pa het aan dit behoort. So hulle het ook baie konferensies. Wat se gemeente was julle? Sorry. Ek was in die gereformeerde, evangelies gereformeerde kerk, daar in Newcastle. Dis waar ek begin. Okay. KZN. Ja. Al Natal daai tyd. Yes. Ja.
Ja, goeie ou dorpie. Maar anyway, Yes. toe ek die eerste keer my lewe vir die Here gegee het, wel, toe ek my lewe vir die Here gegee het, Ja. ek het so stel. Ja. Was dit 1993, Ja. 29 Augustus, Yes. en ek het 'n droom gehad, die aand, voor die 28ste. En ek het gedroom, ek is in die hemel, of nie in die hemel nie, ek het dood gegaan, en ons staan in so 'n lang ry, mense, en al my vriende is in die ry, en familie, en dan het daar nou 'n engel gestaan, wat dan gesê het, jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe, jy gaan hemel toe, jy gaan hel toe. En so kom ek toe daarvoor, en die engel sê, jy gaan hel toe. En op daai oomblik maak my vriend my wakker, eers en ek so bly, want dit is nou 'n nagmerrie. Maar ja, wat staan er 3, wat sit graad 5? Ja, Dit is hoe oud ek was. Yes. Okay? En ek weet, die plek waar die konferensie is so lekker in die natuur, so 17 kilos van Newcastle af. Okay? So ons gaan speel oor die riviere en berge en goed, so en dan hardloop ons nou so agter mekaar. Ja. En so op 'n stadium wat ek so hardloop, toe dink ek vir myself, as 'n slang my nou pik, okay? Waartoe gaan ek? En ek sê vir myself, ek is seker nie. Ek dink ek gaan hel toe gaan. En net daar, ek onthou dit was so groterige rots van 'n klip. Ja. En net daar op daai klip, toe sê ek vir die Here, want ek het mos groot geword in die sonnaarskool, so hulle het jy nou geleer dat Jesus Christus gesterf het vir jou sondes, hy het opgestaan uit die dode uit, as jy hom aanneem, dan sal jy 'n kind van God word. En ek het daai gebed gebid, op my eie, op die klip. En ek onthou, dit was baie vreemd, want dit was soos asof in daai onskuldige stadium, graad 5, wat my lewe soos half sekere goed, alles wat ek verkeerd doen, so voor my geflits het. Ek kan dit nie beskryf nie, maar dit was daar. In elk geval, en toe is ek vuur en vlam vir die Here. Ek het daai getuienis gelewer in kerke, of in ons kerk, en daai ouderdom by die skool gekom, jy weet, met die kinders gepraat oor hulle siele, en die evangelies gereformeerde kerk is 'n reddingsboodskap. Dit is, hulle is gefokus op redding. So, baie mense kom en gaan daar, jy weet, want dit is bietjie te hard. En jy voel altyd, dis elke keer 'n redding, elke keer 'n redding, elke keer 'n redding. Want hulle is so gefokus. Dit is wat hulle op gefokus is. En so dit is basies die eerste keer wat ek die Here ontmoet het. So staan dit die eerste keer, en toe as jy nou, jy sê jy was vuur en vlam toe nou vir die Here, maar het dit gehou? Natuurlik nie, okay? Kyk, die duiwel val jou aan. Dit is 'n feit. Die Here beskerm 'n jong man, ek dink, of 'n seentjie, beskerm my. So jy daai, as 'n jong seentjie gered word, dink ek jy daai beskerming teenoor die duiwel. Jy weet, dat jy voluit gaan, want ek onthou, ek het nie 'n banger op my kop gehad vir die Here. Jy weet, ek het elke maatjie, wat ook al, het ek gepraat mee. Maar natuurlik, soos jy ouer word, glo ek, moet jy volwasse raak in die skrif wat jy dalk nalat, op baie stadium. En dan kom die versoekinge. En wat snaaks genoeg was, ek dink baie in my lewe, toe ek daai tyd groot geword het, en dat die Here, of dit werk op 'n baie interessante manier, okay? Elke keer, ek het soveel keer vir myself gesê, dat ek sal nooit dit doen nie. Ek sal nooit doen nie, want dan preek iemand, of iemand gee 'n motiveringsgesprek, of wat ook al. Dan sal hulle sê, soos ek onthou een spesifieke geval, okay, waar hulle gesê het, oor hierso, en toe was ek nog jonk, ek dink dit was nou net in die hoërskool. Toe sê hulle daarso, ek dink dit was in die kerk, toe sê hulle, nee, die ouens op universiteit, hulle drink verskriklik.
En daar het ek vir myself gesê, daar's nie 'n manier wat Ja. ek so gaan wees nie. Ek sal Ja. nooit nie, ja. En dit is wat ek my hele lewe lank, as ek sê ek sal dit nooit doen nie, elke ding wat ek gesê het ek sal nie doen, het ek gedoen. Elke ding. En dan besef jy hoe kragtig is woorde, en die duiwel nooit vergeet nie. En jy weet, hy hoor daai goed. Ja. Want ek dink dis soos John Eldridge praat van agreements, né? Hy praat van agreements soos wat jy nou sê, want dis 'n agreement wat jy maak met jouself. Ja. Ek sal nooit, maar die agreement het geen autoriteit nie. Nou jy sal nou autoriteit verstaan want jy's 'n prokureur. So daar's sekere gesagte soos natuurlik die judge, wat noem jy hulle in Afrikaans? Ja, die regter. Ja, die regter het natuurlik die autoriteit in die hof, jy weet. En so as jy 'n agreement maak met iemand in authority, dan is dit mos nou anders as wat jy dit net met jouself maak, want ons geen authority behalwe jou eie nie. En ek dink dis waar die duiwel, waar hy dan slaankrag het. Want jy maak daai authority in daai oomblik, en ek weet presies waarvan jy praat, want dit is, soos dit klink baie bekend. En jy weet, dis amper soos daai ou wat in die tempel staan, en Jesus vertel die parable, en hy sê, daar's ons 2 mans in die tempel, en die een staan met hoogmoed daar, en hy sê, ja Here, dankie dat ek gered is, en dankie dat ek nie soos hierdie sondaars om my is nie. En dit klink alles nie te bad nie, right? Dit is soos, hy sê nie eintlik bad stuff nie. En dan staan daai ou en slaan sy bors en sê, vergewe my, ek is 'n sondaar. En dan sê hy, wie gaan geregtig al weg? Die ou wat, jy weet wat sê, vergewe my, ek is 'n sondaar. En ek dink so, jy weet, daai agreements wat ons maak, is soos amper uit hoogmoed uit. Ek sal dit nooit doen nie. Ek sal dit nooit doen nie. Ek sal nooit ek sal nooit gesyp raak nie. Ek sal nooit begin rook nie. Ek sal nooit pornografie kyk nie. Ek sal nooit fill in the blank. Ek sal nooit drugs gebruik nie. Absoluut. En dan is die duiwel soos, o, is dit? In wat se autoriteit sê jy dit? Maar as jy dit nou sê, Here, help my om dit, of ek kan nie dit alleen doen nie. Help U my. Dan maak jy 'n agreement met 'n authority waarteen Satan nie kan staan nie. Yes. En dit is, maar sorry, ek gaan nou hier op 'n rant, maar ek love wat jy sê, want dit is, ek dink dit is so algemeen eintlik. Ja, vir Christene om in daai posisie in te tree van, sonder dat ons dit weet, onbewustelike hoogmoed, as ek dit so kan stel. Yes. Ja. Ek stem 100% saam met jou. Dit is as jy presies, jy's bietjie hoogmoedig, al voel jy nie, of hoogmoedig. Ja. Al voel jy nie so nie. Jy weet, jy voel jy wil beamoen dat jy basies vir die Here iets sê, jy weet. Alhoewel dat alles gebeur met tyd, oor tyd, en die vyand hy's baie slinks. Jy weet, ek sit en ek kyk hierdie, ek weet nie wat sy ou se naam is, maar hy's 'n musician, jy weet, hy's 'n kulkunstenaar. Yes. Okay, David Blaine of so iets. Okay. Ja. En waar hy vir 3 ouens, 3 van die beste bemarkers in Amerika, wat hy bymekaar gekry het en hulle in een vertrek gekry het, en hy vir hulle gesê het, luister, hier's 'n koevert, en bo op die koevert is daar nou 'n gewig of 'n boek of iets. Julle mag nie in hierdie koevert kyk nie. Okay? Maar ek wil hê ek het nou een van hierdie wat is dit man, epidermis wat die opgestopte taxidermis besigheid, en hy wil hê hulle moet vir hom 'n bemarkingsidee vir 'n logo of wat ook al gee vir sy nuwe advertensie. En so gee hy vir hulle uur, na uur kom hy terug, hulle sê ja nee, hulle wys vir hom wat het hulle reg gekry, en dit is soos 'n beer wat 'n viool speel voor die hekke van die hemel. Okay? En hy maak die koevert oop, en dis presies dit. Toe verduidelik hy ook vir die kykers hoe hy dit reg gekry. Hoe hy op hulle pad van hulle huis af sekere goed geplant het. Yes, vir elke persoon. En hoe hulle by dit uitgekom het. Okay? Nou dis niks nie toe mense kan met mense se geheue speel, maar nou dink ek daai se mens wat natuurlik
dalk krag het van iets anders af. Maar die feit bly staan, hoe slinks is die Satan, die duiwel, die vyand wat jou goed ken. Okay? En hoe kan hy jou mind draai net soos hy wil as jy nie natuurlik vas in die Here staan nie. En dit is een van die dinge wat ek dink in my lewe so vatplek gekry het deur wat 'n mens doen. Ja, ek like dit. Ja. Dis baie cool en dis so waar wat jy sê en ek dink soos nee, ek wil net iets vandag bylas is ek kom nou op 'n punt in my journey met Christus en dit is eintlik nou al 'n rukkie, maar dit raak al meer prominent waar ek daai suggestions begin optel. Sodra daai gedagte in my kop inkom, dan weet ek hierdie is nie van God af nie. En ek dink as jy op so 'n punt kan kom, dan jy faal nog steeds partykeer. Selfs al weet jy, okay, en die Heilige Gees waarsku my nou teen hierdie gedagte of teen hierdie denkpatroon of wat ook al dit is en dan as jy soos okay. En dan weer eens dan maak jy dalk 'n agreement met jouself van ek gaan nie nou in hierdie pad afgaan nie. En dan maar die teenkant is Here, okay. Wat sê die Bybel is, hy sê take every thought captive and bring it under the authority of Jesus Christ. Want dis vir ons autoriteit, nie in enigiets anders as in hom nie. Jy weet, en ek dink dit is so ek weet eintlik moet mense net die Bybel lees, right? En dan sal jou lewe soveel beter wees. En want as jy die Bybel ken en verstaan waar ons staan. Dis wanneer dit die verskil maak. Want ek dink soos ons sien dit nou met Satan en Jesus waar Satan hom gaan vervolg het in die woestyn. Satan ken die woord. Maar hy verstaan nie die woord nie. En dis die ding hy verstaan nie die ek dink amper hy is deceived, right? Hy is deceived, maar hy verstaan nie die woord hoe om dit te gebruik nie. So hy gebruik die woord in Jesus, ons sien dit duidelik, maar ons sien Jesus gebruik die woord terug teen hom. Want Jesus weet hoe om die wapen te gebruik. Satan swaai net. Hy gooi net haymakers as ek dit so kan stel. Hy's in die moeilikheid en hy gooi Hail Marys en haymakers en hy hoop hy slaan iets raak. Waar Jesus is soos precise, precision, clean cut. Jy weet dis daai hele ding van die waarheid is soos 'n two-edged sword, a cut through bone and marrow. Yes. En separate, jy weet daai eintlik om te sê soos hy gaan as die woord jou tref van ontbloot hy jou hart. Hy wys wat in jou hart aangaan. Maar ja, sorry, dit was net vir my cool gedagte wat ek nou gekry het van Satan gooi suggestions en dis amper hy gooi modder teen die muur en hy hoop ietsie stiek. Right? Yes. En waar ons moet wees as ons in Jesus se autoriteit optree en Jesus hoe hy opgetree het in die woord hy was presies, hy het geweet wat hy doen, hoekom hy dit doen en hy was nie onseker nie, verstaan? Maar sorry, Nee, ek dink wat jy sê is heeltemal waar. Veral soos jy sê die vyand gooi versies. Jy weet hy gaan pluk die versies uit die woord uit. Maar ek dink die verskil is die krag wat hy nie verstaan nie. Wel, ek kan dit nie sê maar ek dink die krag wat in die woord hoe die woord lewend is. En hy verstaan nie die konteks glo ek nie. Ja. Jy weet versies, maar nie die konteks in wat dit saamvat nie. En ek weet nie wat was die laaste punt. Nee, so jy was by okay, so ja, jy sal dit nooit doen nie. Baie trots, ja. Ja, so ek het gesê okay, nee, ek sal dit nooit doen nie en ek het alles gedoen wat ek nog altyd. En ek dink jy is heeltemal reg daai agreement wat jy met jouself sluit. Maar ek dink ook tog in 'n mate challenge jy die vyand op so 'n basis, jy weet, of jy sê vir hom kom, ek sal dit nie doen nie. Jy weet daai tipe effek sonder dat jy bewus is. Ja. Maar ja, daar's baie krag in wat jy sê. Ja. En dit is absolute feit. Mens dink nooit daaraan. Ja. Jy weet, jy dink altyd aan die nou. Ja. Hulle sê daar's krag in die mag van die tong en dit en dit. Yes. Maar ek dink is veel dieper as net Ja. dit, jy weet. Maar weet sorry, net op 'n regsaspek. Ek besef nou soos jy praat en wat jy sê nou in die krag van jou woorde en hoe jou woorde of goed kan wees vir jou of sleg kan wees vir jou. En weer eens om dit terug te bring na 'n regs atmosfeer toe.
ek het in die naweek met een van my pelle, daar ons nou in die Drakensberge was by die troue, en hy is ook 'n prokureur, en toe praat ons so oor die stenographer. En wat noem jy dit in Afrikaans? Die tikster. Tikster. Maar Ek anyway. is baie sleg met al die terme. Nee, maar toe sê hy vir my hoe soos ingewikkeld dit eintlik is. Want dit is soos, dis nie net 'n gewone tikmasjien nie, dis sekere knoppies beteken dalk meer as een woord. Dit is soos fillers, as iemand sê like, of what if of in, of so iets, en dan druk hulle daai knoppie, en dit is nie noodwendig, dit spel die presiese woord wat die persoon sê nie, maar ek besef ook soos, as jy nou in 'n hof staan, alles wat jy sê, word gerekord. Absoluut. En alles wat jy sê, kan of in jou guns tel, of kan teen jou tel. Absoluut. En dit is presies wat dit is met God, want hy sê, ek is die judge, en Jesus is ons advokaat, en die vyand is ons accuser, en daarom gaan hy, as jy soos jy nou sê, dis vir my so cool eintlik dat ons nou in hierdie rigting gaan, want ek besef, hoe maklik ons vir die vyand, vir Satan, goed gee om teen ons voor God te gaan lê, en dan sê hy vir hom, kyk hierso wat het Chris gesê, hy het gesê, ek sal nooit so drink soos daai ouens nie, en dan is God soos, okay, daar's nie autoriteit agter hom nie, want hy het gesê, ek sal dit nooit doen nie, en dan sê, en ek dink baie aan Job, wat Satan voor God gegaan het, en vir hom gesê, ja, maar jy beskerm hom, en jy hedge hom, en ek kan niks aan hom doen nie, maar vat sy vrou en sy kinders, en sy rykdom weg, dan kyk ons of hy, en God het gesê, nou, hy mag nie sy vrou wegvat nie, maar, verstaan jy, hy gaan accuse ons, en hy sê, kyk wat het Adrian gesê, kyk wat het Chris gesê, kyk wat het fill in the blank gesê, hy het gesê, hy sal nooit drugs gebruik nie, hy het gesê, hy sal nooit dit doen nie, hy sal nooit pornografie kyk nie, of wat ook al, ons God sê, okay, kom ons kyk nou man, jy weet, en dan is dit amper asof hy vir die Satan, want ons weet, Satan kan nie operate, buite God se autoriteit, dis iets wat mense moet besef, Satan kan nie operate buite God se autoriteit nie, net soos God vir hom toestemming moes gee, om hy op sy lewe in te vaar, hy kan nie enige iets doen sonder God se toestemming nie. Nou dit klink dalk of God nou evil is, soos maar hoekom laat hy Satan toe om hierdie goeders in ons lewens te doen? Hoekom laat hy toe dat my vrou kanker het, of wat ook al dit is? Maar, en dit kan ek nie beantwoord nie, maar ek besef net soos daai agreement, hoe hy krag dit eintlik het. Absoluut. Maar ja, sorry, ek gaan dit is net vir my cool, dit is soos 'n hele nuwe angle van hoe ek goed nou sien eintlik. Maar ja, gaan aan met jou storie. Nee, dis goed. So 'n storie kan vir ewig aan, as jy hoor wat ek sê, elke dingetjie, okay? Maar om dit so eenvoudig as moontlik te hou, het ek my skoolloopbaan baie in 'n leen geleef. Okay? Ja. Ek wou nooit my ouers teleurstel nie. Okay? So ek het maar altyd gejok en skuilheilig gelewe, jy weet, want saam met die vriende sal jy gaan drink, jou ma sê jy mag nie drink nie, in ons huis het jy glad nie gedrink, nie is wyn nie goed, en 'n goeie rede, want my ma sou byvoorbeeld deur haar kinderjare het haar pa nou weer dit heeltemal oordoen, jy weet, en sy het gesien die gevolge wat daar kom, so drank was absoluut 'n no-go in ons huis, maar dan het ek nou weer dit oordoen, okay, en so ek het altyd in so leen gelewe, jy weet, of dubbel lewe. En dit maak 'n mens half dood, jy weet, dit is, en jy voel skuldig, veral as jy die Here aangeneem het, en as jy kind van die Here is, die Heilige Gees is altyd daar, om jou te waarsku, so jy voel altyd skuldig, so dis 'n massive las op jou skouers, jy weet, en en jy dink ook nie normaal soos 'n mens kind van die Here behoort te dink. Jy dink jy nigter nie. Ja, absoluut. En jy probeer alles op jou eie uitsorteer. Nou as ek terugkyk, dink ek nou, hoekom was ek nie oop nie? Hoekom was ek nie eerlik nie? Hoekom jy weet daai tipe effek. Ek bedoel my kinders, as hulle na my toe sal kom met 'n enige probleem of iets, dit gaan vir my niks maak nie. Ek gaan bly wees. Jy weet daai tipe effek. Maar so ek het in so
so halwe skynheilige Ja. tydperk in my lewe gehad Ja. toe ek op skool was. Ja. En ja, so maar ek was baie stout. Nie regtig soos in glad nie in Ja, nie die fisies. daggarook Ja. kant en daai kant nie. Maar ek was baie kattekwaad, jy Ja. weet, en ek praat met een van my vriende destyds en hy sê Chris, in die koshuis nou, in universiteit later. Sy, ons was altyd moeilikheid gemaak, altyd, okay? Maar die grootste verskil was, ek was altyd deel van die moeilikheid. Soos byvoorbeeld, hy sal hierdie keer deel van die moeilikheid, daai vriend sal daai, maar ek sal altyd, Jy was die kerk. elke liewe keer, is ek in die moeilikheid saam met wie ook al. Okay, maar Ja, nou saam met jou in die moeilikheid. ja, dis basically dit, jy weet, en dis hoe my lewe lank was. Ja. Maar ja, so op skool het ek hierdie lewe gelei, baie vir die Here gesê, jammer, vergewe my, nou gaan ek reg, okay? Ja, en so, dit was maar my skoolloopbaan, Ja. en ek is universiteit toe op Potchefstroom, en daar het jy nou die vryheid, okay? En Hoe ver is dit van jou Kaapstad af? Dis 'n eng. 380 km. Ja, so jy was lekker ver weg. Ja, jy's vry. Ek was nog met my neef, jy weet. Dus ja, en ons is kamermaats en so ons is nou vry. Wat se koshuis was jy? Sorry, net. Patria. Ek weet jy weet ken nie. En ja, ek het 'n paar pelle daar gehad. Ek probeer nou dink. Die naam lei 'n klokkie, maar ja, ek kan nou nie. Ja, nee, dis ja nee, daai koshuis hulle wil my ook sommer weer sien nie, jy weet. Ek was 5 jaar daar. Ja. Dit is wel Maar gebeur. is genoeg. Ek kan 'n goeie prokureur wees want ek het my elke keer uit die stoel uit gepraat. Ek hoor ja. En maar ja, die koshuisvader, hy het een keer my daar hy sê vir my ek kan nou nie daai storie vertel op die liggie, maar die feit by staan is hy gaan nie my ma bel, ek gaan hom nie oortuig om nou geskort te word nie. Daar's nie 'n manier nie en eventually het ek hom oortuig. Ek sal nou nie sê wat ons daar gesê het nie. Ja. En hy het my verban uit die klaphuis uit. Ek mag nie in die klaphuis kom en daai goed. En vir ewig weer. Ja. Ek mag vir my hele koshuis loop nie meer in die klaphuis kom nie. Ek dink dit was 'n maand. Toe sit ek in die klaphuis en die koshuisvader koop vir my 'n drankie in die klaphuis. Ja. En hy sê vir die ander ou, hierdie ou gaan 'n goeie prokureur wees. Ja. Maar die feit by staan is so ek het eers maar ek het gekuier en heeltemal het oordoen in my opinie. Ja. Maar reg deur my lewe, universiteitslewe, het ek altyd dan kom ek op 'n punt waar ek sê, "Lees Here, ek's jammer. Dan maak ek reg met die Here en dan gaan dit goed vir letterlik 'n week. Dan se ek weer terug. En ek dink ons almal besef dit, sodra jy nader aan die Here kom, hoe meer aanvalle is daar van die vyand. Absoluut. En as 'n mens dit kan besef wat by die Here uitkom, dat die aanvalle gaan nou meer as ooit van tevore wees. Jy's die mees vulnerable in daai tyd nadat jy tot bekering reggemaak het met die Here. Veral as jy op bekering kom. Dis 'n feit. Ja. As jy waarlik op bekering kom, dan kom die vyand met al sy mag na jou toe om jou te probeer van die pad af. Ja, van die pad af kry. Soos ek sê, ek het baie keer jy val verskriklik en verlang en dan kom jy weer vinnig na die Here toe. En dan gaan dit goed vir 'n week. Okay? Maar ek het so baie geval dat ek later gedink het ek kan nie meer reg vir die Here sê jammer nie. En weet en terugkom nie. Ek het te veel geval en ek gaan weer val. Daai klas van goed. Maar anyway, na universiteit het ek 2009 het ek getrou. En ek het my eie firma begin 2012. Maar daai tyd was ek weer, toe ek getrou het, was ek nou weer meer stabiel. Okay? In die sin van nie so los nie. Nie my kop gevolg nie. Jy weet mos nou, as jy in 'n huwelik, jy moet nou
pa wees en verantwoording neem en goed. Ja. So toe was ons in die Evangelies Gereformeerde Kerk nog steeds en ek was op die kerkraad. Okay. Maar ja, in ons kerk drink jy glad ook nie. Okay. Maar ons kon nooit die wyn los en daai klas van goed. So die kerk het later na ons toe gekom want ek's op die kerkraad en die ander kerkraad het gesê, hoor hierso, hulle het ons gesien by die plek, wyn gedrink en daai klas van goed, jy weet hoe werk dit as jy 'n diaken is, asseblief. Hulle gee jou daar nog 'n geleentheid om nou nie dit verder te doen nie. Ja. Maar op daardie stadium was dit soos van nee, hierdie kerk hou nie van ons en ons is hier uit en daai klas van goed. Okay? Maar anyway, so dit was ook nog 'n merk in my lewe waaroor ek ongelooflik skuldig voel teenoor die Here dat want ek glo die Here plaas jou in daardie posisies want hy vertrou jou. Okay? Maak nie saak hoe jy daar kom of wat ook al nie. Yes. As jy in die kerk daai posisie het, dan vertrou hy jou. Ja. Jy weet? Ja. En as jy dit as jy dit nou nie doen soos wat hy jou vertrou, dan voel ek jy's verskriklik skuldig. Ja. En daar's 'n paar goed van daai in my lewe. Waar ek soos gesê het, ek sal dit nooit doen nie, dan doen ek dit. Jy weet daai klas van goed. Maar dan is daar goed wat ek beloftes gemaak het aan die Here. Om iets te kry of om iets te laat gebeur of om uit hierdie moeilikheid te kom. En dan het ek daai beloftes nie eens nagekom nie. En daai goed vat jou ver van die Here af. Daai vat jou op so skuld gevoel dat jy nie meer wil na die Here toe volg nie, want jy voel wat help dit? Ek is nie 'n man van my woord nie en as daar een ou is vir wie jy nie moet of jy belofte breek, is dit teenoor God nie. En ja, so dit was toe tot 2012 my eie firma begin. Ja. En ja, dit was op en af. Kyk, om 'n firma te begin is skrikwekkend. Jy weet, hulle sê dit vat jou so 5 jaar. Dan as jy dit nog gemaak het, dan kan jy nou begin op jou voete staan en daai klas van goed en dit was so. Dit was taai. En ek het toe 'n kandidaat-prokureur aangestel. Yes. En wat ongelooflik goed was, en hy was ouer as ek, maar ons het hom ingeskryf by Unisa, want op daardie stadium as jy ingeskryf het by Unisa, dan kan jy ook klerk. So hy het toe by my ingeval. En dit was 2016. Yes. Toe kry ek 'n oproep van die polisie. Okay. Toe sê die ou nee, hulle soek hierdie persoon. My kandidaat-prokureur op daardie stadium. So. En ek vra vir wat? Hulle sê nee, hy het geld gesteel hier, bedrog gepleeg daar en so meer. En ek sê nee, okay, is reg, ek sal hoor waar is hy. En ek bel hom toe en hy is toe nog op die golfbaan. Ek sê vir hom, jene ou, die polisie, ja nee, dis 'n ander ou. Jy weet daai stories. Ek sê kom maandag in. Ek soek al die leers waarop jy werk en daai klas van goed. Hy kom toe die maandag in. En ek stap toe in die boardroom in en ek kyk en ek sien niks leers nie. Okay? En ek sê toe vir hom, hoor hierso, waar is die leers? En hy sê nee, vandag gaan ons nie oor die leers praat nie. En hy haal 'n jagpatroon, 'n jaggeweer se patroon. Ja. En hy sit ons so voor my neer. Ja. En hy sê, daar's vir jou geskenkie. Okay? En ek sê, Here, wat is dit nou? Ja. En hy ruk 'n jaggeweer onder die tafel uit. Ja. En ek dink hy laai hom so oor. Ja. En ek weet nie, ek glo hy wou want hy het voorheen al selfmoordpogings gehad in sy lank terug. Okay? Ja. So hy wou glo homself skiet. Okay, want hy sal nie 'n patroon vir my neersit en dan my skiet nie. Ja. Maar soos hy die geweer oplig, duik ek kom. Okay? En ons is daar op die grond. En hy's 'n lang ou gewees. Ja. En ek het so 'n buffettafel gehad met 'n radio op en so goed. En ons is daar onder die tafel in en daar het ek het so my hand so gehou oor daai sneller gedeelte, dat hy nie die sneller kan trek. Ja. En so het ons daar gelê
ek het toe, hy het heeltyd so opgekom en dan stamp hy my kop teen hierdie, maar hy kan nie my en die buffettafel oplig. Ja. En so het ek baie te mekaar geword, want ewe skielik toe sien ek die polisie man se boots onder die boardroomtafel deur. En hulle haal toe my af en vat oor en nou gaan hulle negotiate en al daai klas van goed. Ek gaan toe uit. Ek is moeg. Die vrou sê vir my, die polisie het 45 minute gevat om my aan te kom. Okay, so lank het ek daar gelê. So julle stoei nou al. Ja. En ek het ook nog op buite gesê die polisie het uitgekom met die jaggeweer. Dit was in Tygervallei Office Park. Dit was waar my kantoor was. En daar sê die polisie hulle het gekyk of die geweer veilig is. En daar skiet hulle sommer 'n skoot af. Met 'n jaggeweer in daai park. Kan jy dit glo? Ja. Maar daarom aan die grond loop ek. Ja, aan die grond. Gelukkig. Maar kan jy dit glo? Ja, nee. Onbekwaam. Maar toe kom ek agter. agter. Ek het gedink die ding gaan nie regtig skiet nie. Ja, toe kom ek agter hier die geweer was gelaai. Dit was nie net 'n ja, dit was nie 'n grap nie. Ja. Jy weet, maar die rede hoekom ek al hierdie goed noem is daar het ek nou as ek gaan slaap, kry ek hierdie drogbeelde. Ja. Kan nie slaap nie. Kan nie slaap nie. En toe gaan kry ek slaappille by die dokter. Dis die Stilnox slaappille. Okay. En dis een wat hulle noem 'n slow release en 'n quick release. Hy soms wat hy jou vinnig aan die slaap kry, maar dan hou hy lank. En ek begin die goed toe drink. En aangesien hy nou weg. So ek drink dit nou elke aand en dit werk verskriklik goed vir my. Slaap dadelik. Staan op en ek wil dit nie adverteer, jy weet, maar die feit bly staan is ek begin later 2 van hierdie pille drink as ek gaan slaap. Jou liggaam begin nou weerstand te bied. En op 'n dag van al die stres en al daai klas van goed, gaan ek huis toe. Ek sê nee, ek gaan nou môre deel met hierdie. Want dit is nou klomp blers en al die goed wat daai kandidaat prokureer gedoen het en jy weet waarmee ek groot probleme nou het. Gaan huis toe, ek lê daar op die bank en ek drink toe een van hierdie slaappille. En ek word nie slaap nie, maar ek is so kalm. En ek sê vir myself, ek kan hierdie pille drink as jy stres. En daar begin ek die pille nou drink elke dag as ek stres. Okay? En daar sit verby. Toe word ek nou heeltemal verslaaf aan die pille. En ek het my seentjie is 'n jaar oud. My dogtertjie is 3 jaar oud. En ek is op slaappille. So as ek ry in die kar, is ek op slaappille. En maar ek het vir niemand gesê ek drink die slaappille nie. Nie eers my vrou het geweet. En eendag toe besef ek nou ek het 'n baie groot probleem en dit was daai lang naweek oor Augustus en ek het toe besluit ek gaan nou ophou. Ek gaan probeer daai lang naweek nou die cold turkey doen. Okay? Toe so dat dit op die maandag kom, toe kry ek nou 'n aanval, seizure. Okay? Ek word wakker in die ICU in die hospitaal en die dokter is daar en hy's besig met sy die vra hoor ek drink ek iets dit en dit. Ek sê vir hom ek weet presies wat dit is. Ek is verslaaf, ek drink so 15 slaappille 'n dag. Ek het probeer ophou die naweek en hy sê o ja nee, dis verseker dit, maar nou staan my vrou ook daar. En sy gaan mal. Ja natuurlik, want ek is niemand weet nie, ek sonder die slaappille en my 2 kindertjies. Hoe dit ook al sê, 21 dae daarna is ek nou darm van die pille af. So maand daarna, toe kom my vriend, redelike braai goed daar by my huis. My vrou is weghou, die 2 kindertjies is daar, kyk net na hulle, sy's gou weg, vriende is op pad. En ek is daar gou besig met die snoeiskerm om die plante te snoei en hier bo in die kas is een van daai boksie pille wat toe nou wat ek weggesteek het destyds. Okay? En ek sê vir myself, ek weet nie hoekom nie. Ek sê net laat ek een van hierdie goed drink en net onthou voel dit, daai lekker kalm gevoel. En nou het my liggaam nie weerstand nie.
So hy sluit jou uit. met die wyn wat ek nou wil drink, en daar roefie ek myself totaal en al. Voor die braai. Ja, voor die braai. En ek het die 2 kindertjies, my seentjie is 1 jaar, my dogtertjie is 3 jaar. Ja. En gelukkig het my vriende daar aangekom. Ja. En kon hulle in die huis inkom en my seentjie het geval toe sy nou hier oop gesny. Ja. Ek word wakker daai aand 12:00 by Ja. my skoonpa se huis. Toe is dit nag natuurlik, jy weet. Vrou wil skei en al daai goed, okay. Moenie by die kinders kom en so meer. Moet hulp kry en al daai klas van goed, okay. So, toe ek gaan maar nou deur die storie, jy weet. Hoe die Here waartoe ek gegaan het in my lewe. Ja. Okay. Toe van daar af, toe val my lewe nou letterlik uitmekaar. Want nou verloor ek my kinders, okay. Ek kon toe nie verder van die pille af nie. Ek toe begin ek verskriklik te drink. Ek het 3 karre basies afgeskryf in 'n tydperk van Oktober tot Januarie. Okay. Dan my firma het ek as ek 10:00 die oggend by die firma, of wel ek kom by die firma aan, 10:00 die oggend stap ek daarna so Tygervallei Office Park het soos 'n kafeteria met 'n bar en goed daar. Ja. Of jy kan drank bestel, dan ek was so daar dat hulle toe nou vir my die vroutjie, sy het sommer my draft reg as ek daar instap. 10:00 die oggend. En dan drink ek 'n bier, gaan terug kantoor toe en so meer. So toe natuurlik, toe sy op die pille, op die drank, ek dink nie nigter nie, en so gaan my firma agteruit. En dit is binne 4 maande wat ek nie my huur kon betaal het nie, hulle sluit die deure, ek mag nie inkom by my kantoor nie, ek moes my mense laat gaan het. Al my lers is daar binne toegesluit, kan nie by my lers uitkom nie. En ek weet nie wat om te doen nie. So ek bly in 'n rondavel agter 'n wonderlike tannie se erf. En so jy's net rock bottom. As jy wakker word, moet jy wyn drink. Jy weet daai tipe effek. En ek het op my knie gegaan vir die Here gebid vir hulp en daai klas van goed. Maar jy's in daai stadium wat jy net nie oor die seer kan kom nie. Okay? Jy bid vir hulp, maar jy soek dit nie eintlik. En toe so toe moes ek my firma toe maar kontak toe 'n ou vriend in die kerk, daar waar ek saam die haken was, hy's 'n prokureur. Ek vertel hom my hele storie. Hy sê Chris, ag kom saam met my. Ek sal jou help en daai klas van goed waarvoor ek ongelooflik dankbaar is. En hy het vir my gesê kom ek kry jou op die pad. En daar het ek weer reggekom. Okay? Minder gedrink, maar die pille moes ek aanhou drink. Want jy kan nie net van die pille af en ek was bang, want los ek die pille nou, dan gaan ek 'n seizure kry. En ek sê lus vir my seizure nie en daai klas van goed. Anyway, maar as ek nie drink saam met die pille nie, dan sê jy kan cope. Okay? En alhoewel jy dink jy kan, maar jy mos nooit by jou volle bewustheid nie, want dit maak jou stadig in jou dinkie. En so het aangegaan en in daai tyd toe ontmoet ek 'n dame, sy is 'n Argentyn, okay? En sy verander my lewe in die sin van weer eers liefde, ek is nou oor daai seer van die vorige huwelik en ek kon my kinders nou meer sien, want sy is in my lewe en sy skep stabiliteit en nou kan my kinders na my toe kom en daai klas van goed en hulle kom agter ek is meer normaal. Ek sê toe vir die dame ook, vir my vrou, ons het later getrou, okay? Ek sê toe vir haar ook van die begin af, my eerste vrou het my gelos want oor die pille wat ek so verslaaf is. Maar meanwhile is ek nog steeds verslaaf aan die pille. En ek vertel haar nie. Okay? So en sy was 'n ongelowige. Okay? En ek het toe in die huis het ek gesien as ek van Jesus praat. Ek sê ek's 'n Christen. Wel, ek is gered van graad 5 af.
En ek sê vir haar, nee, ek sê Christen, sy sê sy glo nie, maar sy sal nie my Christenskap teen my hou nie, en daai klas van goed. Ja. En ek sê vir haar, nee, is great, maar in daai tyd het ek nooit, want as jy van Jesus praat, Ja. die een keer ek dit, Ja. waarvoor gesê, dis hoekom ek in die Jesus glo, dan is daar wrywing in die huis, Ja. okay? En ek was nooit lus vir daai konflikkie, so ek het nooit oor Jesus gepraat nie. Maar as 'n Christen het ek gelewe soos die wêreld, okay? En ek het absoluut nie gebid nie Bybel gelees nie kerk toe gegaan nie, en net saam met haar eintlik haar gewoontes gedoen, Ja. as 'n ongelowige. Ja. Daar was 'n Boeddha beeld in ons huis, Ja. jy weet, wat ek nie oor geworry het of iets. Ja. Okay? Ja. En so het ons nou aangegaan, maar sy het ook nie verstaan as ek so vinnig dronk word nie. Want ons het wyn gedrink en goed, partykeer gaan dit raai. Dan hou ek dit. Ander kere word ek vinnig dronk. Soos byvoorbeeld een keer op haar verjaarsdag in die Kaap. Op een van hierdie rooi busse. Ja. Toe het ons nou wyn gedrink en ek het die pille in Ja. en ons is op hierdie bus. Dus hy weet nog steeds nie jy. Nee, Ja. Ons op hierdie bus en ek is out of it. Poepdronk, geroefie, okay? En ek vaar uit die bus uit en dis op haar verjaarsdag. Ja. Okay? So sy het my 'n paar keer los oor Ja. die dronk word jy miskien. Ja. En wat ek aanvang. Ja. Daar's 'n video nog van my geneem Is dit? op social media van daar waar ek so dronk is. Ek kry nou nog as daai video 'n ronde doen, dan kry ek mense wat my sê, "Is dit jy? Is dit jy?" Dan sê ek, "Ja, dis ek." Jy weet, dit gaan jou lewe volg ongelukkig, né? Ek sou bly die social media was nie daar toe ek op universiteit was. Ja, nee. Yesterday, imagine dit. Nee. Maar in elk Ek wil geval, nie is. ja, so toe sy by my natuurlik nou ook los, maar sy bly toe by my. Ja. Okay? Sy gaan nie deur met dit nie. Ongelooflike vrou, wit en swart. Ag, daar's nie 'n grys haar nie. Sy is wit of swart. Yes. Baie volwasse, kop op haar skouers, goeie besigheidsvrou, dit was goed. Ja. En anyway, so toe gaan sy Argentinië toe vir normale kuier vir 3 weke. Ja. En ek moes nou natuurlik niks drink nie Ja. as gevolg van hierdie verjaarsdag. Yes. Fiasco. Fiasco. Ja, is die regte woord, nê? En ek tog toe heen, nou is ek vry. Nou gaan ek lekker sommer 'n wyntjie drink. Jy weet, daai net rustig wees. My man jong, jy weet, daai manne rugby kyk, bier drink en al die goed. Ja. Anyway, toe daai een aand, dit was 25 April 2019. Toe ek out of it. Ek kon onthou ek vat soveel pille, ek eet dit so Smarties. Sure. Drink 2 bottels wyn. Sure. En ek onthou ek het die Boeddha beeld gevat en hom teen die muurstukkend gegooi. En ek het, dit was net chaos. Ek onthou net sulke dele. Ja. En ek word die oggend wakker en ek sien ek spot blou, ek sien die strykyster is gebreek, ek sien die glasstukke in die huis. Ja. En ek onthou die pille wat ek so gegooi het. Ja. En daar en dan toe val ek op my knieë. En ek sê, Here, nou het ek hulp nodig. En ek maak daar reg met die Here. Ek sê vir die Here, ek is besig om my nou dood te maak. Ek het 2 kinders. Ek is way out of it. Okay? Ek dien nie glad nie. Ja. Ek is ver weg van U. Ja. Ek sê ek weet nie eens of U met my gaan aanvaar nou nie. Maar as U hoor en my 'n kans kan gee, asseblief kom in my lewe in. Ja. U het vir my sondes gesterwe. U bloed, daar's krag in U bloed. Kom reinig my. Yes. Dankie dat U opgestaan het uit die dode en dat U vir ons die ewige lewe gee. Want ek het geken, ek weet wat is dit om by die Here reg te maak en uit te kom. Yes. En
ek het gehuil, en dit was omtrent 'n uur, wat ek daar gelê het voor die Here, en huil, en ek het daar opgestaan, en daai las was so van jou skouers af, okay, dit was soos bevryding, Ja. en die eerste ding wat in my kop inkom, is, bel jou ma, dit was dadelik, nommer 1, bel jou ma, Ja. en ek bel my ma, sy is in Newcastle, ek sê vir ma, ek is verslaaf aan pille, ek drink myself dood, en dis 'n skok vir haar, jy weet, want sy hoor net altyd die naaisigheid en daai klas van goed, en ek het so sleg gevoel, ek sê vir haar jammer oor die mens wat ek was die afgelope tyd, want sy is toe nog gediagnoseer, my pa is dood in 2018, Ja. September 2018, my ma's net daarna met kanker gediagnoseer, Ja. ek was nooit daar nie, ek was eers dis bad, en ek het een keer gaan kuier, Ja, that's it. maar emosioneel nooit daar nie, selfs toe my pa oorlede is, was ek nie so emosioneel soos mens behoort te wees nie, Ja. want jy's op pille, Ja. okay, jy's nam, jou emosies is totally nam, Ja. en ek kry hierdie oortuiging, en al die gevoelens kom na my toe, en my ma sê kom huis toe. Nou daai tyd in die oggend is Argentinië slaap die mense nog. Ja. Okay. So ek los toe nou 'n voicemail, ek sê vir haar, I'm so sorry. Ek sê vir haar, ek is verslaaf aan pille, ek drink nog altyd pille, ek het vir jou gelieg, ek drink myself dood. Ek is skynheilig en al hierdie goed. Okay. Sê maar al oor 'n voicemail. Ek wil dit net uitkry. Ek wil net vir die wêreld vertel hoe sleg ek is. Jy weet, daai tipe ding. Ja. So dit is daai sonde oortuiging. Dit is wie jy is of wie jy was. Want dit is interessant hoe as jy regtig opreg voor die Here is, hoe jy onmiddellik verander. Ja. Onmiddellik. Ja. Jy dink anders. Want ewe skielik is dit hierdie sondige mens wat jy was en bevryding gekry. Dat jy nie meer worry wat mense van jou dink nie, maar wat God van jou dink. Onmiddellik. Ja. Dis amazing. En dit is hoekom jy vir mense wat nie die Here dien nie, wat nie in die Here glo nie, hierdie goed probeer vertel. Ja. En dit is hoekom jy weet wat jy weet, dat die Here in jou kom en dat Jesus Christus die lewe is. Ja. En dat hy die waarheid is. Wat hy, ek bedoel jy bid in sy naam, jy bid vir hom, jy kry bevryding. Ewe skielik worry nie wat jy self mee is nie, wat mense van jou dink nie, net wat God van jou dink. Ja. Okay? Ja. En jy het nie in 'n ander se naam gebid nie, jy het in Jesus Christus se naam gebid. Ja. En dit het gebeur. Ja. En om dit te verduidelik vir mense, jy weet, en hulle dink jy praat nonsens, veral gemik op nou my vrou daai tyd, jy weet, dis nonsens, jy weet, jy is so intelligent, die my dink aan sulke, so, jy glo nie, sy het nie geglo in die Bybel, sê daar's mense geskryf, okay, waar ons presies weet, hoekom ons glo in die Bybel, hy het hom nog nooit weerspreek nie, jy weet, en as jy nie die Bybel ken nie, gaan jy dink hy weerspreek hom. Maar as jy die Bybel ken, gaan hy weerspreek jou nie. Jy weet wat? En dis lewe, dit lewe. Maar anyway, so ry ek Newcastle toe. Maar ek is nog nie van die pille af nie, want ek kan nie, jy het nog steeds daai. So ek het 'n paar pille nog daar en ek's Newcastle toe. Okay? En ek weet jy of jy die pad ken Newcastle toe nie? Nee, ek was al daar, maar ek was 'n laaitie. My pa het gery. Daar by Verlies, draai jy nou af. Dan gaan jy nou Vrede, Meemal, Newcastle. En ek het toe afgedraai daar en ek's op pad. En ek huil in die kar. En ek onthou ek sê vir die Here, ek het al soveel keer in my lewe 'n ontmoeting met U gehad. Hoe weet ek is reg nou? Hoe weet ek hierdie keer is ek nou 100% reg met U? Ons niks tussen my en U nie. Okay?
gee my 'n teken. En toe ek sê, gee my 'n teken, toe spring die polisie, die speedkop voor my in. Trek my, ek sê vir die Here, waai, gee whiskers, jy weet. Hy trek my af, en die ou is kwaai. Ja. Hy is so arrogant. Ja. Want ek is my venster afgebring, en hy kom so van die kant af, en hy sê, hy skree al van daar, why are you speeding? Ja. Well, ek sê, I didn't even watch the speedometer. Ja. En hy kyk my so, en hy gaan so, but I'll give you grace, you can go. So. Ek bedoel, hy is arrogant, hy het die moeite gedoen om my te stop. Ja. Hy vra nie vir my license nie, hy gaan kyk nie die skyfie nie, en hy gebruik die woorde, Grace. I'll give you grace, you can go. So. Toe ek gevra het vir 'n teken. So, op daai stadium, ek het nog die vensters voor opgeskryf, ek was stom geslaan, wat het nou gebeur? En toe slaan dit my, Here, dis die Here. Die Here het hom gebruik, en in sy hart op daai oomblik gewerk, gesê, sê dit, ek bedoel, jy was verkeerd, jy het verkeerd opgetree, jy moet gestraf word, jy moet hof toe gaan, ek dink ek het 160, 140, 60 en 100 zone geraai, so jy moet amper toegesluit word. Ja. En die ou sê vir jou, hy gaan jou laat gaan, okay, and I'll give you grace. Dis cool. En ek sê, Here, dankie. En dan ewe skielik kom hy, veral as jy altyd so bevestiging van die Here kry, kry jy so prys en worship in jou. Jy weet, onmiddellik. Jy wil dans voor die Here. En dan kom so oor die bult en die eerste bord wat ek sien is vrede. Okay, dis vrede. En vrede die door. En ek sê, Here, dankie, dankie, dankie. En ek is daar af en ek bel my suster, ek sê, ek wil nou gedoop word. As ek in Newcastle kom, wil ek gedoop word. In evangelies gereformeerde kerk is jy word klein gedoop, jy weet. En ek gaan niks praat teen doop en daai goed nie. Die feit by staan is, ek was oortuig, nou gaan ek wil gedoop word, jy weet. En sonder dat ek die Bybel gelees het en daai was so goed. En net nou ek dit gebel het, kry ek hierdie boodskap in my kop. Ek moet omdraai en vir daai speedkop gaan vertel wat die Here deur hom vir my gedoen het. Okay? En ek sê nie, Here, dis nou stupid. En ek raai. En dit raak net erger en erger. En ek stop soos 'n klip aan. Hoe ek sê, okay. Maar dis nie hoor stem nie, dit is die in jou binneste. En ek draai toe om en ek ry daar na die speedkop toe. En hy was ontpad om te ry. Ek stop en ek sê, wow, where are you going? No, I'm leaving. Ek sê vir hom, hoor hierso, ek wil net vir jou sê. Ek sê hierso, ek is skuldig gewees. Ek wil my fine betaal. Hy sê, nee, ek het vir jou gesê, jy het gegaan. Ek sê vir my, ek wil net vir jou sê, ek het gebid, ek het die Here Jesus aangeneem, as my saligmaker en verlosser. Nou in Engels, En toe ek sê, die Here Jesus aangeneem. Ewe skielik kom 'n droom na my toe terug. Okay? En jy gaan, dis baie interessant wat jy nou gesê het. Ek het een aand, ek kon nie slaap nie, en my hart het geklop, en ek was sweterig. Nou, saam met my vrou, die Argentyn. Ek wil nou nie altyd name noem in daai klas, maar die feit bly staan is, ek was badkamer toe, en ek het my gesig gewas. Jy weet, jy voel sleg en goed. Ek weet nie of dit dalk is 'n pil wat ek nie, soos 'n onttrekking, dat ek die pille gehad het, ek kan nie onthou nie. Ek dink amper ek het pille gehad. En ek gaan lê, en ewe skielik, toe sit ek in hierdie donker plek. Okay? En ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Ek sê altyd vir mense, ek kan dit nie beskryf nie. Mense kan dit nie verstaan nie, ek self kan dit nie verstaan nie. Maar dit is pikdonker. Maar jy sien. Dit is pikdonker, maar dit is amper dat jy so weet dis daar, dat jy dit sien. Okay? Maar dit is pikdonker.
Jy sien nie jou hand voor jou gesit Yes. oor nie. En God die Vader sit om 'n tafel en Jesus Christus langs hom. En die Heilige Gees is so vlam wat hier brand. Ja. En die Satan is hierdie kant wat so 'n halwe lizard tipe ding is. Okay? Ek het hom fisies gesien soos daai slang in die tuin van Eden, Yes. maar met bene en goed. Ja, Okay? ja, Soos ja. hy moontlik was. Yes. Maar soos ek sê, dit was spikdonker. Okay? En dan het God die Vader so deur 'n boek geblaai. Ek het regtig gedog ek's dood. 100%. So. En wat baie interessant was, ek het 'n liefde vir Jesus Christus gehad wat ek nie kan beskryf nie. Ek wou hom net gryp, ek wou hom net druk, ek wou net by hom wees. Maar ek geweet ek is dood. Ek het 'n hartaanval gehad. Ek was nou net in die badkamer, my gesig afgevee Ja, nou is dit pikdonker. en ek sê, Ja. en dis nou waar ek is. Ja. En ek weet, as jy doodgaan, kom jy of in die hemel en almal is bly, of as jy hier is moeilikheid. Ja. Dis donker. Ja. En die Vader sê, en hy blaai deur die boek en Jesus sê, daar het ek vir Chris ontmoet. En die Vader sê, ek sien dit, maar waar is die bloed? En dan blaai hy weer. En dan sê Jesus, daar het ek ook vir Chris ontmoet. Dan sê hy, ja, ek sien dit, maar waar is die bloed? En so gaan hy deur. En So. daai tyd het ek nog heeltemal losbandig gelewe in die wêreld, nooit gebid, nooit al hierdie goed nie en nie Jesus se naam gebruik in die huis nie. Of nooit, nêrens. En toe kom die Satan hier van die kant af en hy skree. En hy sê vir Jesus, jy het gesê as hy jou naam nie voor die mense bely nie, sal jy nie sy naam voor die Vader bely nie. En hy skree so op Jesus. En op daai oomblik skree ek, want ek weet dit is waar. Ek weet ek doen nie. Ek weet ek's bang vir Jesus om sy naam te gebruik. En ek skree Jesus, 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 net om sy naam te noem. En ek kon nie glo dat ek dit aan hom doen nie. Ek kon, dis 'n liefde wat jy nie kan beskryf nie. Okay? Ja. En dis 'n ding wat in my kop is, wat net soos ek onthou, jy het alles geweet. Jy het alles het onmiddellik sin gemaak. Elke liewe dingetjie wat jy in jou lewe, alles het net sin gemaak. Ja. Okay? En toe ek skree Jesus, 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 toe is ek terug. Okay? Maar met al die gevoelens weg. Ja. Daai liefdegevoel weg, Ja. daai denke weg, Ja. alles, jy's dood. My vrou het opgespring uit die bed uit en gesê, what's wrong, want ek het blykbaar geskree nou, daai Jesus Ja. in my slaap nou. Ja. En ek het dadelik vir haar gesê, dadelik, no, it's nothing, go back to sleep. Ja. Van daar, wat ek voel ek's dood, ek moet Jesus, ek kan nie glo ek sy naam nie, mors dood, okay? Maar toe ek vir daai speedkop sê, Ja, toe ja. Jesus Christus, het ek aangeneem. En toe onthou hy die droom. Toe kom daai droom, soos onmiddellik na my toe en dit is soos van, nou Satan, Ja. kan jy nie sê, Ja. dat ek nie Jesus se naam, so Jesus gaan my naam vir die Vader bely, uitgemaakte saak, jy weet, en hy is toe net soos van, okay, great en daai goed, jy weet, ek Ja. het al gedog, het gaan nou meer great wees, hy gaan daar die Jesus aanneem en goed, jy Ja. weet, nie gebeur nie, maar ek is daar weg, word toe gedoop die aand, Ja. en ek weet nou nie of daar's nog so baie goed, want toe ek gedoop word, toe ek uitkom, toe skree die ou lion wat my nou doop. Ja. En ek het 'n droom gehad voor ek nog getroud was met die tweede vrou. Yes. Oor 'n leeu waar ek in 'n veld gestaan het Ja. en hoe die leeu op my afgestorm het Yes. en hoe ek in hierdie boom opgeklim het wat agter my was. Ja. En ek het toe ek klein was, het ek altyd tot heel bo geklim na die dintakkies toe. Hulle het Yes. my toppies genoem, né? Want ek is heel bo, né? En ek dink toe vir myself, as ek tot daar bo klim, waar die takkies dun is, gaan die leeu nie daar kan kom. Okay? Fair enough. Nou het die boom so middelstam en dan het hy twee sulke stamme wat nou uitloop. Ja. En die leeu gaan lê op die een. Ja. En ek sal bo en hy raak aan die slaap en leeu en ek klim af en ek
wil nou tot onder klim en dan nou wegkom. Ja. En toe ek op die ander kant se stam kom, toe kom die leeu so om die boom. Yes. En ek was in my lewe nog nie so bang nie. Ja. In my lewe nog nie so bang nie. En ek weet dit is nou verby, en die leeu gaan my nou verskeer, en hy lig sy pos so op, en toe hy sy pos so sy poot afbreek, toe sien ek daar's nie naels nie. Ja. En onmiddellik weet ek, hy's vriendelik. Hy is nie kwaai nie, want 'n kat het naels. En hy sit net sy pos so op my kop, hy klim af saam, ek klim op sy rug en ons loop so in die jungle in en die diere maak net so. Ja. Okay? En daar het ek van 'n vrees wat ek nog nooit in my lewe ervaar het nie, na 'n geluk wat ek, dit was so baie, en daar het ek geweet toe ek het klaar gedroom het. Hierdie was 'n droom van God. Net soos ek die droom gehad het toe ek klein was, in daai ry gestaan het. Was hierdie eintlik die tweede een. Okay? En toe kom die derde een, daai van die wat ek nie dink is 'n droom nie, ek weet nie, maar dit is wat gebeur het hierdie. Ek hoor, Van die Vader en Jesus en O ja, net in daai droom terug te kom, die Heilige Gees was so bekommerd. Eers asseblief Vader, asseblief. Hy het so gepleit maar nie gesê nie, maar hy was hier agter, asseblief, jy weet. En dit is so asof dit die waarheid is. Elke keer as ek dink aan die Heilige Gees, dan sien ek hierdie Gees wat so graag wil hê jy moet dit maak, jy weet, daai tipe. Maar toe ek in daai swembad is, en hy doop my en hy skree lion, toe kom daai droom, jy weet, dis van die leeu na my toe. En dit gebeur so onmiddellik, jy weet. So, dis toe ek nou my lewe met die Here reggemaak. Okay, die Dinsdag sê ek my ma gaan my die kliniek inboek, in Kempton Park, Elim kliniek. Weet jy of jy dit ek ken Elim, En ek stoot daar in Elim kliniek in, en okay, daar's so baie wonderwerke, ek weet nie hoeveel tyd het ons nie. Maar ek wil net sê, vandag, toe jy vir my vertel van die eerste droom, want ek het nou obviously nie geweet, daar was 'n paar drome nie. Toe sê ek soos, dis nogal vir my significant, want vir 'n kind op daai ouderdom, om so droom te kry. En ek weet van 'n paar sulke gevalle, waar die mense hierdie roepings op hulle lewens gehad het. Verstaan jy? En ek het dadelik gedink aan soos, want ek het die naweek ook met iemand gepraat, net gou op 'n side note, wat ons besef nie hoe jonk God al mense roep nie. En hoe 'n 11-jarige seentjie al geroep is. Dis amper soos Jona, jy weet, in 20 jaar van jou lewe hardloop jy weg vir jou roeping. En God is soos, hy herinner jou so kort, en hy's baie getrou, maar tog sluk die vis ons in, eventually. En tog, en ek dink baie aan Jona, soos met jou storie, want hy sê, op 'n stuk praat hy in Jona van, and out of the depths of Sheol, I called out to the Lord Most High. En ek dink, dis so amazing, want dit is eintlik waar jy was. Daai donker droom van jou, Sheol, hel, en jy het uitgeroep, Jesus, en die vis het jou uitgespoeg. En dit is my so cool, en ek het ook gedink aan Jesus wat sy ministry op 12 eintlik al begin het. Jy weet, ons almal sê nie op 30 het hy sy ministry begin. Nee, hy het op 12 al sy ministry begin. Hy het op 12 het hy al in die sinagoge gaan praat en vir mense, en die mense was verstom aan sy wysheid, right? 12 jaar oud, ek dink aan Dawid, wat vir Goliat verslaan het, 12 jaar oud. 'n reus gaan doodmaak, wat al teen 12 jaar oud al 'n leeu en 'n beer doodgemaak het. Nie deur sy eie krag nie, maar hy het sy roeping nageleef. Maar in elk geval, dis net vir my cool, en ek wil eintlik net vir jou sê, soos ek ervaar, deur jou storie, hierdie massive roeping wat God op jou lewe het, en hoe hy getrou is, om dit deur te sien, en ek dink ook aan die Bybelvers wat sê, the work I started in you, I will complete. Hy sal sy werk voltooi in jou. Geen nie om van jou verlede, en ja, net vir my mooi, en dis mooi vir my, it's beautiful.
ja, om eerlik word te sê, het ek op daai stadium altyd wou 'n sendeling word, wou 'n predikant word, jy weet, daai ouderdom en soos jy aangaan en nou, soos jy weet my pad verloor. Maar ek het altyd geweet ek moes in die bediening gewees het. Ja. Want ek het altyd gepraat en ek was in die woord, jy weet dan op 'n jong ouderdom wat ek preek vir myself en daai goed. En teendeel toe word ek 'n prokureur, wat soos vir my die teenoorgestelde is van 'n predikant, jy weet. Want as ek jou vertel die goed wat ek moes doen as 'n prokureur, dan ag nee, wat jy weet, dit is net eintlik, ek wil nou niks sleg sê nie, maar jy kom by sekere mense in aanraking, veral as jy strafreg doen. En ek het baie strafreg gedoen. Maar anyway, so, en ek voel so sleg, want ek het 'n gevoel dat die Here het my definitief geroep. En ek het teen dit gegaan, teen daai stroom. En ek sit nou die dag in die kerk en ek sê vir die Here, wat kan ek doen? Ek het soveel goed in my lewe gedoen, en ek is al so oud, maar wat kan ek doen? Wat moet ek doen? Jy weet, jy soos, waartoe moet ek gaan? Ek het so 'n vuur hier binne vir my vir U, maar ek weet nie wat om te doen nie. En toe sê die Here net, wel, so kom die gedagte in my kop op, en wat sê, Chris, getuig net, that's it. Ja, absoluut. Die res kom na jou toe. Al wat jy moet doen is, met wie ook al jy gesels, sal ek vir jou die geleentheid gee om met die persoon te praat. That's it. Kan ek vir jou 'n gedagte deel wat ek eintlik 'n hele video oor wil maak, want dit is so 'n diep gedagte. Want ek is besig om aan hierdie ding te werk, maar ek wil vir jou die samevatting gee van dit. Ek sit en ek doen Bybelstudie met my kinders hier aan 'n aand en ons leer van the two greatest commandments. Jy weet die fariseer wat vir Jesus eintlik probeer vasvra en hy vra hom what's the two greatest commandments? Of what's the greatest commandments? En Jesus sê, this is the greatest commandment, love the Lord your God with all your heart and mind and soul and body and spirit en jy weet alles. Sit hom eerste en dan sê hy, but I give you a second commandment that is not less important. Hy sê soos dit is so cool vir my, dis nie minder belangrik as die eerste een nie. En so met ander woorde, hy is net so belangrik is love your neighbor as you love yourself. En Afrikaans sê dit vir my eintlik mooier, dis min na die Afrikaans dit vir my mooier sê want ek lees Engels. Maar hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En ek vra vir die kinders, wie is jou naaste? En hulle soos nie mag pappa en mamma, boetie, sussie, oom, tannie, nig en neefie. En ek soos Here, wie is ons naaste? Ek vra vir die eerste keer eintlik vra ek soos in my gees, wie is ons naaste? Gee vir my wysheid nie. En die Here sê vir my, weer eens, ek hoor ook nie die stem soos ons nou gepraat het nie. Ek hoor ook nie die audible stem nie, maar in my hart ervaar ek die Gees bring dit op en hy sê, waar ook al jy beweeg, is die naaste persoon aan jou naaste. En ek is soos, dit is soveel beter as om te sê my buurman of my vrou of my kinders. Waar ook al ons gaan en hy expand op dit en hy sê so waar ook al jy gaan, moet ons minister aan wie ook al naby jou is. En dan sê Jesus mos nou, jy weet jy kan daar's klomp goed wat ek nou by dit voeg soos die vrugte wat moet visible wees en sulke goeders en hoe mense van die vrug moet eet en hoe die vrug moet soet wees en die skare weer. Ek bou eintlik nou soos 'n hele klein sermon rondom hierdie klein gedagte van wie is jou naaste. En dis net vir my so in daai ding besef ek ook soos waar ook al ons gaan of jy nou 'n predikant is of nie almal van ons, jy hoef nie 'n predikant te wees om jou naaste lief te hê nie en om die goeie nuus van die koninkryk te gee nie, verstaan? Jou ministry is waar ook al jy opereer. Waar dit is fisies en wat se veld dit is. So of dit nou in die regsveld is, soos ek in media wat ook al. Waar ook al jy gaan, met wie jy in aanraking kom, dis jou naaste en ek verwag van jou om vir hulle lief te wees soos wat jy jouself liefhet. Maar in elk geval maar ek wil nou nie die volgende ding sê nie, is ook nie deel van my getuienis nie, maar dit wat jy nou gesê het. So ek wil dit nie sê om my te verheerlik nie. Ek wil net vir die God te verheerlik altyd, maar ook vir
wie ook al luister, sê, hoe cool is dit, wat jy nou gesê het, okay? Net 'n interessante ding wat nou soos 2 weke terug gebeur het. Ja. Nou praat ek met die petroljoggie en ek sê vir hom, hoe's jou hart? En hy sê, no, I'm good. Ek sê, no, but Jesus Christ, jy weet, you love him. En hy sê vir my, nee, as jy hom kan wys, sal ek in hom glo. Ek sê, what do you mean? Here, show you. Hy sê, nee, as jy Jesus my kan wys, dan sal ek in hom glo. Ek sê vir hom, wil jy vir my sê, jy het nog nie Jesus gesien of ervaar nie? En hy kyk my so, hy sê, nou, ek sê, het jy 'n Bybel? Hy sê, nou. Ek sê, ja, nou. As jy 'n Bybel het, sal jy presies verstaan. As jy vra, het jy Jesus, wys Jesus vir jou? Begin die Bybel lees. En hy sê, okay, maar jy gee vir my 'n Bybel. Okay? Ek gaan koop toe vir my Bybel, maar 'n duur Bybel, want ek weet, ek het 'n pen al gekry by my baas. En hy gee vir my die pen. En ek gaan huis toe, en hy pen lê op die tafel, en die kinders van die pen, hulle skryf, en dan kom die volgende dag by die kantoor, en die baas sê toe vir my, of ek sien 'n strokie, die pen was R6,000. Ek gaan kry daai pen niemand skryf vir daai pen nie. Jy verstaan hoe daai net die woorde so. Toe dink ek myself, kom ek koop vir hom 'n duurprys en gee vir hom die Bybel, want dan gaan hy hom nie dalk net weggooi en goed nie. En toe sy nie daar nie en ek maak 'n pakkie vol met 'n notaboekie en warm wat. En hulle gee dit toe vir hom, want ek het toe 'n week later gekom. Eintlik 10 dae, ek het vir hom gesê ek sal jou oor 'n week sien, die vorige dag. Toe kom ek hier oor 'n weekie oor 10 dae. Okay? En ek is daar en hy sê, yes, hy druk in my. Hy sê, thank you so much. En hy sê, hy het 7 dae vir my gewag, hy het 10 dae. Jy weet, dan kan jy sien hoe dit werk al. Ja. Al wat ek wil sê is, hoe cool dit is. Jy begin besef, Here, die mense is so honger. Hy weet nie, en toe nou soek al die petroljoggies soek 'n Bybel. Okay? Net om daar waar jy naaste liefhet en goed. Dit is hoe cool dit is, om te sien hoe daai ou begin verander. Want die ding is net die ironie is, jy het gedink jy wys vir hom Jesus deur vir hom 'n Bybel te koop, maar jy het vir hom Jesus gewys deur hoe jy opgetree het. Ja, want dit is hoe, want hy sê, hulle sal jou ken by jou vrug. En jou vrug was, jy wil vir hom Jesus gee. En dit is Jesus in jou, wat dit, verstaan jy? Ja, dit is hy. So dit is actually cool. Ek het nie so daaraan gedink nie, maar jy is heeltemal reg. Wys Jesus vir my. En net daai aksies van jou. Ja, dit is wat Jesus, want hy sê, dit wat, that which you do to the least of these, you do unto me. Yes. Hy sê, jy het menigte male geleentheid gehad om vir my kos te gee, het vir my niks gegee nie. Nee? En hy sê, but whoever gives the least of these something to eat, drink, have given it to me. Yes. Die wat vir my die mense wat jy in die tronk gaan besoek het, jy het dit vir my gedoen. Jy het vir my in die tronk kom kuier, verstaan? En dit so dit is ja, dit verander jou. Maar in elk geval, sorry. Net terug te kom aan wat jy nou nog sê, jou naaste lief hê. As jy, ek weet nie waar staan dit altyd, ek kan nooit die verse altyd quoteer nie, maar ek weet dit staan waar iemand vir Jesus toe sê oor jou naaste liefde en jy moet jou broer lief hê, dan sê die Here, maar jy die fariseërs nie ook hulle broers lief, of die heidene nie ook hulle broers lief nie. En daai was my nogal so 'n eye-opener, jy weet, liefde vir jou naaste. So dit is nie daai presies direk die naaste, dit is daai wat jy in vasloop, nie ken nie by jou werk, daai klas van goed, jy weet, en nog verder as dit. Net vlugtig, okay? Baie wonderwerke gebeur in die kliniek self, okay? Amazing wonderwerk was, ek het die pille, het hulle jou nou, jy mag nou glad nie meer daai pil kry nie, jy moet nou 'n ander pil kry. En toe is daar 'n ander pil wat jy dan gebruik, wat 'n vervanging is van die Stilnox, maar dit is ook 'n slaappil, okay? So jy gaan langer vat om af te kom, maar hy gaan die dadelike gevoel weer bietjie dek, okay? Anyway, en hulle het vir my ek mag 2 van daai kry, en ek sê vir hulle, los dit eers, laat ek nog maar eers deur die ding gaan, want as ek 'n seizure kry, is ek hier by julle. En ek lê die aand, maar jy is kaal teen die muur, jy kry so warm, dis winter, want dit was 1 Mei, wat ek al binne was. So is al kouer,
So, maar jy is so warm, jy lê teen die muur, dan lê ek op die teels van die grond, poedelnaken. Want dis die onttrekking. Ja. Ja, sure. Jy sweet en jy kan nie, jy is die heeltyd. En ek sê toe vir myself, vir die Here, nee, ek kan nie meer nie. En ek vat my japon, gooi hom oor, en toe ek by die deur kom, en ek wil daai handel so vat, en ek lees mos nou die hele tyd die woord, kom daai versies vertrou op my, jy weet, daai tipe goed. En wat is geloof nou regtig, as ek nie nou in hierdie erge toestand, sê, okay, ek gaan nie daai pille gaan haal nie. En ek vat my japon so, gooi hom so neer, ek sê, okay, Here, ek sal op U vertrou. My kamermaat sê nog die volgende dag, ja, hier sy hoor net, toe sê ek, stry ek met die Here. Praat jy met die Here? En ek gaan lê op die bed. Ja. En ek maak my oë toe, en die volgende oomblik, klop die nurse aan die deur. Nou, daai was so 11 uur, wat ek nou hulle die pille wou gaan haal, die aand. En ek lê my oor toe, sy klop aan die deur. Sy sê, meneer, jy moet jou inspuiting kom kry. Ek sê, wat, hoekom nou? 11 uur in die aand, 11 uur in die aand, ek moet altyd 5 uur in die oggend. En sy sê vir my, meneer, is 5 uur. So toe ek gaan lê, toe sit ek nog te oud. En tot vandag toe het ek nog nooit weer 'n probleem met slaap gehad. Van daai oomblik af, né? En dis waar die Here, waar jy agterkom, dit kan nie iemand anders wees nie. Dis onmoontlik. Dis 'n wonderwerk. Jy ervaar dit. Jy's kaal op die vloer, op die muur, al daai goed. Dit ewe skielik. Okay. Die ding is nee, ek verstaan wat jy nou nog sê, jy probeer net vir mense vertel, maar niemand weet presies waardeur jy is nie. Verstaan, niemand weet presies die measure of pain en depression en waardeur jy is nie. So vir jou is dit hierdie amazing wonderwerk, right? Want jy het vir jare in hierdie seer geleef, wat jy eintlik jouself gedraag het om nie, verstaan jy, om dit soos jy gesê het, te demper en minder te maak en niemand sal verstaan hoe groot daai oorwinning is, want hulle het dit nie geleef nie. Dis beautiful om dit te hoor nog steeds. En ek kan relate, want ek het goed waarmee ek gesukkel het, waar die Here vir my oorwinning oorgegee het, en ek vir mense sê, ek kan nie vir jou sê hoe amazing dit is, dat ek nie meer daai ding doen nie. Absoluut. Want ek kan nie dit vir jou sê nie, want jy weet nie, hoe lank dit my gevat het, hoe swaar dit vir my was, hoe erg die las en die gewig en die goed was nie, hoeveel pyn dit vir my veroorsaak het nie. Dit klink dalk vir jou soos 'n simpel ding, want jy vertel jou storie nou hier in 'n uur, maar dis 'n groot deel van jou lewe gewees. En dis wat ek wat die Bybel ook vir my so special maak. Jy weet, ons lees Genesis, jy kan dit lees in 'n maand as jy regtig wil. So Genesis in my kop speel af in 'n maand. Yes. Maar dis duisende jare. Exactly. Dis wat ons sê. Yes. Ja, soos daai nou wat ons gepraat het oor Dawid. Ja. Seentjie, nou die volgende hoofstuk is hy Nou daar, die volgende hoofstuk is hy 80. Ja. Maar jy het nie 'n klou wat hierdeur gebeur het nie. En Josef, ek het eendag toe ek nou 'n bietjie oor Josef gaan soos induik in sy storie, en toe sê ek ook soos hy's toegesluit, toe kom die bakker en die skinker, en toe volgende oomblik toe sy uit die tronk uit. Ja, die volgende week. Ja, en hy sê soos, so hy was nie eintlik so lank in die tronk nie. Hy was nou Maar as jy dit gaan research, dan sien jy die ou was 12, 13 jaar in die tronk. En nou soos ons gaan deur 'n maand se moeilike tyd, dan sê jy soos, Here, hoe lank nog? Ja. En daai ou sit vir 13 jaar in die tronk, vir sy roeping tot volbringing gekom. Verstaan jy? En dit is baie belangrik wat jy sê, om daai konteks te verstaan. Want nou lees jy die woord en jy kry daai boodskap van Josef, toe die bakker, toe die skinker, en toe die drome en daai goed, en nou so uit. So jy as 'n kind van die Here in 'n dalk in jou jong stadium as 'n kind van die Here, lees dit so. So dit moet nou gebeur. Ek weet nou, môre gaan dit gebeur, die woord. Minstens as 13 jaar. Ja. Daai vrou, die Argentyn het my ook nou natuurlik gelos, en sy het gesê, nee, never ever again. Ek het 5 jaar lank vir haar gebid. Toe kom sy terug. Okay, ja, 5 jaar wat ek vir haar gebid het, om terug te kom, en sy het teruggekom.
En ek het gevoel dan sal die Here my gebruik. Want hier's 'n baie belangrike, terwyl ek in die kliniek was, toe vlieg sy terug van Argentinië af. Toe kom kuier sy nou in die kliniek en daar het sy vir my gesê, Chris, dit is verby, okay? Toe sê sy vir my een ding en ek wil hê die kykers moet hierdie ding verstaan. Hoe erg dit is. Dat sy het vir my gesê, Chris, as ek ooit in enige religion moet glo, is Christendom die laaste op haar lys, as gevolg van my lewe. Nou daai is woorde wat vir jou sink, wat jy weet, gaan sy vandag dood, dan gaan staan sy voor 'n lewende God, wat haar wegwys as gevolg van my. Dis hoekom die Here sê, as jy lou is, gaan ek jou spoeg, uit sy mond uitspoeg. Dan verstaan jy daai woorde, en ek's vandag lou, ek's nou nog lou, jy weet, jy voel altyd eintlik lou, want jy weet hoe werk dit. Jy's nie 'n heilige persoon wat jy uitstap en alles is nou dis hoe jy is nie. Jy is, as jy sulke praatjies het, kom die Gees en praat, en dan dink almal, jene, dis hoe jy moet wees. Maar gaan ek hier uit en ek skree op die kaarbord, of ek vloek in die kar, teenoor die ou wat voor my inry, jy weet. Ek wil, so cool, so heilig oor die Here werk. Vanoggend bring hy hierdie versie en prediker oor my lippe, en ek is soos, hoekom? En hoekom nou? En ek dog dit was eers vir my, maar dit was nou vir hierdie. En dit is daai hele ding van, a righteous man falls 7 times, but he gets up. En dan sê, an unrighteous man gives up and is given over to iniquity of so ietsie. En ek is soos, dis die enigste verskil tussen 'n righteous man en 'n unrighteous man, is ons albei val. Yes. Verstaan? Maar ons staan op en ons hardloop terug na God toe. Yes. Unrighteous man. Iemand het dit so gesê, en die ding wat dit nou in my hart wat dit nou my geprompt het om dit te gaan lees in die skrif was, sê die ou, dis dalk 'n bietjie ekstreem vir my, maar dit is 'n goeie voorbeeld in die sin van hy sê, the only difference between Judas and Peter was Peter ran to God and Judas gave up. He ran away from God. En dit was vir my nogal cool, want ja, in elk geval, ek wil dit net daar los. Dit is presies. Ons val net soos enige persoon, of jy nou 'n Christen is of nie, ons almal val. Die verskil tussen 'n righteous man is, ons hardloop terug na God toe. Ek sê nou, eergister vir 'n kliënt, né? Voor ek hulle nou sien, sê ek ry nou in hierdie kar. En ek sê, ons is so stupid, want ons vra die Here altyd, help my uit hierdie gemors uit. Waar jy jouself gekry het. Niemand anders in jouself. Baie mense sal sê, hoekom laat die Here toe, hoekom doen dit? As jy mooi gaan kyk waar alles begin het, was by 'n keuse wat jy gemaak het uit jou eie uit, en nie God gevra het vir wysheid en vrede en goed nie. Die Here kan my nou uit hierdie probleem uit help, en ek so dankbaar vir dit. Okay? Nou gaan ek aan, en oor 'n maand, 'n jaar, of wat ook al is ek weer in presies dieselfde gemors wat ek daar was. Maar die verskil is, of die probleem is hierso, ons is so stupid, want die Here het vir ons 'n keuse, 'n eie wil gegee. Dis waarmee hy ons geseën het as 'n skepping wat soos hy gemaak is, in sy beeld gemaak is, met 'n eie wil. Nou as jy nie daai eie wil gehad het nie, dan het jy nie, en jy's 'n kind van God, het jy nie al hierdie goed gedoen, onwysheid en daai goed nie, want jy sou sy wil gehad het. Nou het jy nie, jy moet streef om in sy wil te leef, en dis liefde wat jy wys aan hom. Okay? In my opinie. Maar dis ook liefde van sy kant af om vir ons vrye wil te gee. Dis die ding. Want dit help nie, hy maak 'n skepping, 'n skepsel wat nie 'n keuse het as om lief te hê nie. Dis nie liefde. Dis presies, dit is wat hy vir ons, dis die guns wat hy vir jou gee. En maar dan hoekom jy wysheid en kennis? Kennis is jy weet. Maar wysheid is die toepassing van daai, jy weet. Maar anyway, toe sê ek net hoe stupid is ons, jy weet. Nou moet ek weer vir die Here vra. Help my uit hierdie gemors uit. Maar wat ons eintlik moet doen is wat jy nou eintlik sê is ons moet eintlik vir hom vra, Here, wys my waar hierdie gemors begin. Wys my hoekom ek in hierdie gemors is.
en spreek die wortel aan in steede van gee my net nog 'n pilletjie laat ek my kopseer kan uitsort. Wat is die oorsaak van my kopseer? Nou sê ek vir myself, ek sê vir die kliënte, dat ons verstaan nie hoe belangrik dit is om wakker te wees die volgende ding besluit wat ek neem in my lewe. Want God het vir jou 'n keuse, 'n wil gegee, maar dit is baie belangrik om daai besluit wat jy nou gaan neem, elke besluit, elke dag, wat redelike effek kan hê op jou lewe, moet jy oor bid vrede kry. Dis verskriklik belangrik. Al gaan jy dit nie like nie. Dis vir ons probleem is. Ons dink aan wat is goed vir ons, nie wat God sê is goed vir jou nie. Nie daai tipe ding. Maar anyway, net om vinnig terug te kom na alles. Asseblief, so daai was 'n wonderwerk wat gebeur het. Ek was verslae, jy sou besig om met jou huidige vrou het nou net vir jou gesê sy sal nooit 'n Christen wees nie, basically. Dis waar ons was, dit was in die kliniek. Okay, so toe kom ons nou, toe sit nou 21 dae in die kliniek en ek is vuur en vlam vir die Here. Want ek is so beskryf, ek gaan my werk nou verloor, al die lekker dinge, want ek was dis is 'n clean slate, letterlik. Verstaan jy? Maar nou het jy onthou, toe ek van jou Kasteel terugry en sy het vir my gesê oor die foon toe in daai tyd, it's done and dusted, okay? Nou Argentyne werk bietjie anders. Ek sê ons altyd my eerste vrou het my golfstokke verkoop. Kan jy dit glo? En my tweede vrou sal my golfstokke vat en my kar stuk inslaan. Dis die verskil. So the passion. So wat ek toe doen op pad terug, is ek gaan op pad kliniek toe. Ek stop eers by die huis en kry al my klere en al my goed, want sy sal verbrand, jy weet. En ek kry alles en ek sit dit in die kar. So my klere is alles in die kar en die hele kar vol goed, okay? Die waardevolle goed. En ek vuur en vlam vir die Here, ek is skoon, ek het niks nie, ek wil nou voluit gaan. Ek ry toe uit. Nou vergeet ek my sonbrille in die kliniek. Ek kom terug en hulle sê toe ek mag nie ingaan nie, want dis die reëls. As jy uit is, mag jy nie dadelik inkom nie, want dalk bring jy goed nou in. En ek staan so daar by die boomgate, ek kyk so, hier kom 'n ou verby, hy praat so met die sekuriteit, en ek luister so, en toe ek weer so kyk, toe stap die ou na my, toe druk die geweer so teen my vas. Okay? Hy soek my sleutels, en goed, selfoon, sê ek nou, selfoon is in die kar, hy vat my sleutels, hy loop so terug kar toe, en toe hy in die kar klim, toe hardloop ek om weg te kom. En toe ek om die pilaar kom, toe staan die ander my skrik so groot, jy weet dat hy amper sneller trek, en hy druk ons toe teen my kop vas. En hy sê, where's your gun, maar klomp goed, en hy gooi my daar teen die grond vas, soek 'n geweer by my, vat my horlosie, hy los toe my ring. Maar nou sê ek vir hom, chill, Jesus loves you. Ek is vol van die Here. Jesus loves you. En hy gaan so op die einde, hy sê, yes, I love him too. Yes, that's why I don't take your ring. Maar anyway, hy is toe weg. Nou, daar staan ek in die middel van die pad met niks. Net die klere aan my lyf. Letterlik. En dis die dag toe ek uit die kliniek uitkom, waar ek nou die wêreld kan aanvat. Staan ek vinger alleen in die pad, sonder 'n kar, sonder 'n selfoon, sonder klere. Al my klere. En as jy mooi gaan dink, wanneer ek die pille begin drink, die kandidaat-prokureur wou self skiet met 'n geweer, toe kon ek nie slaap nie. Nou is die twee ouens, een teen my kop, een teen my bors, en ek kom die aand by die huis, my vrou kom haal my toe, en ons gaan na die huis toe, en sy sê toe, nee, bly hier so en goed, en ek gaan die aand, gaan op my knieë, bid, slaap soos 'n baba. Jy weet, nie 'n dag uit. Volgende dag is ek op die kerkplein by die hof, kom uit, ek het nie geld om die ou te betaal, want ek het toe nie meer geld. Ek het niks. En die ou druk sy vinger in my oog, ek gee my geld, 3-4 ouens wat my aanval basies, slaap hy aan soos 'n baba. Jy weet, jy is so vry, jy voel. Die vyand probeer alles. En as ek goeie raad het vir enige iemand wat kyk na hierdie, is, as jy jou lewe met die Here reg maak,
Dit gaan nie maanskyne rose wees nie. Jy gaan aanvalle kry wat jy nooit. Jy moet net verstaan. Jy's 'n nuwe skepsel. Ja. Ek sê altyd hierdie films waar die ma in die dogter ingaan en die dogter in die ma ingaan of die pa in die, jy weet hierdie films, die comedies. Freaky Friday. Dan die ma in die dogter, die voel 'n veer vir die laaitjie wat sy nou al 'n jare lank by die skool soek en die Valentynsdag en hoe sy gaan lyk en hoe sy gaan aantrek. Sy voel 'n veer daarvoor. Al wat sy oor worry is wat gaan by die werk aan. Ja. So ook die kind by die werk. Maar waar's hulle worry net oor die ouetjie en daai goed. So jy moet besef, die oomblik as jy die Here aanneem, is jy dood. Jy's gekruisig. Dit gaan nie meer oor jou nie. Dit gaan oor hierdie gees in jou. En dit gaan oor die gees se belange, die gees wat hy streef. Jy is net 'n wissel. Waartoe jy gaan, waar ook al jy gaan, en as jy wil gevestig is in die Here, in die woord van God, dan gaan jy nie vrees hê nie, nommer 1. Jy sal nie 'n manier is wat jy bang is nie, vir dood gaan of niks nie. En ek dink enige kind van die Here kan dit bevestig. Ja. Jy is nie bang vir die dood nie, Ja, jy weet. ja. Inteendeel, Ja, the love is Christ and the die is gain. yes, inteendeel dis hoe dit is. Die feit bly staan is net, as ek raad het, is dit wat jy moet besef. Dis nie meer jy nie, dis die Here. As hy jou gaan bless hy jou. As jy hoor wat ek sê. As jy sekere verkeerde keuses maak, dan gaan jy met dit moet leef. Jy kan na die Here toe gaan, jy kan vra om jou te help. Uit dit uit, maar jy gaan deur die konsekwensies ongelukkig moet stap. Ja. As jy dit vandag besef, dis een van die grootste raad wat ek het. Ja. As jy uit die wil van God uit beweeg, gaan jy die konsekwensies dra. Jy gaan. Ander raad wat ek het vir enige ou wat die Here aanneem, kyk hier, die een ding wat ons moet verstaan. Soos ek nou hierdie Bybel vir daai joggie gekoop het ek voorin vir hom die gebed geskryf wat hy moet lees voor hy enige ding lees in die Bybel. Die reddingsgebed. Jy weet, Here, jammer, ek glo in U, vra om vergifnis my sonde, vra om vergifnis dat ek nie in U geglo het nie. Daai gebed, okay? Skryf ek hom. Ek vra hom, het jy daai gebed gedoen eers? Ja. Want jy en ek weet, en ek kan vir enige iemand sê, dat die woord is net lewend as jy die gees van God in jou het. Ja. En dit help nie, ek kan my vrou dit verduidelik nie, dat die Bybel is lewend nie. Sy gaan dit nie verstaan as sy lees nie. Yes, daar gaan 'n vers dalk 'n ou in die tronk wat Bybel bladsye opgetel het en ewe skielik vang 'n vers om in die gees slaan om daar met oortuiging. Dis 'n hele ander storie. Okay? Maar as jy die gees van God nie het nie en jy lees hierdie woord, dan gaan dit net 'n boek wees. Ag, nee, nou al hierdie Levitikus, al hierdie wette, wat se stroeg, jy weet, daai tipe effek. Jy gaan dit nie verstaan nie. Maar as jy die gebed lees, soos vanoggend, ek het gister gesê ek gaan nie voorberei vir hierdie nie, want die Gees kom, nee? En ek sê vir die Here gisteraand, die Here asseblief, hierdie goed is senuweeagtig, jy weet, want ons 'n kamera en die goed, jy voel, jy as mens, nie nie, jy weet, daai tipe effek, hoe lyk jy voor 'n kamera en goed, dan verloor jy dalk, ek sê net Here asseblief vat oor, help my, okay, en in daai gebed sê ek, hoor die Here, hou my gevangene vir U. Ek wil nie 'n gevangene vir die vyand wees nie. Ek wil 'n gevangene vir U is en ek sê Here, bind my tot U met ketTINGS. Amen. En ek het dit nog nooit gebid nie. Ek wil dis nou een voorbeeld van miljoene as ek dit kan sê. Okay. Soveel soos wat jy al die Bybel gelees het, okay? Net om vir iemand te verduidelik hoe lewend is die woord. Is 'n voorbeeld van gisteraand van elke dag se voorbeelde is ek lees die Bybel kronologies van 2019 25 April. Lees ek die Bybel kronologies. 'n hoofstuk in die Ou Testament, 'n Psalm en 'n Nuwe Testament. Okay? Yes, ons baie aande, baie oggende wat jy in die Bybel lees. Baie. Okay? Maar as ek lees, is dit die volgende gedeelte waar ek die vorige week sê nou maar, wat ek nie wil sê nie, maar dit is vorige dag, vorige week waar ek opgehou het. So, nou, hierso is wat nou gestaan na die gebed. Nou maak jy die woord oop en daar staan daar, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges
en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak, Yes. om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Dan sê hy voor, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge. Verstaan jy? Ja. Dis die eerste keer wat ek bid vir kettingsgevangene. Ja. En dan lees jy na die woord Ja. en dan gebeur dit. Yes. En dis waar jy besef die Bybel is lewe Amen. vir 'n kind van God. Jy Ja. weet, want jy bid, jy gebruik sekere woorde in jou gebed wat jy nooit gebruik nie. En dan eweslik staan daai woorde so vasgepen in jou gedeelte. Ja, of sorry, net so op eintlik, partykeer is jy in 'n gesprek en skielik bring die Heilige Gees iets in jou hart op en jy kan nie eens onthou waar dit staan nie, of dit Ou of Nuwe Testament Nee. is nie, en dan bring hy dit op en dit is daai hele ding wat Paulus ook sê. Is dit hierdie stukkie? Efesiërs, dit is dit. Dit kan dalk dit wees. Wat Hy is sê dit? Wat ja, sê hy? ja, hy sê dit in Efesiërs wat hy sê eintlik is Jesus wat dit sê. Hy sê die Heilige Gees kom om julle te herinner van alles wat ek vir julle gesê het. Nee, en om die waarheid vir julle oop te breek. En ek dink baie keer is ek sê baie keer vir mense, lees net die Bybel. Lees hom net. Jy hoef hom nie nou te bestudeer nie. Lees hom net. Begin net lees. Ek is nou op 'n punt in my journey en ek hoor wat jy sê. Daar's baie keer wat daar 'n paar dae verbygaan wat ek ook nie my Bybel lees uitkom nie. So dit is ook dalk nie goed nie, maar normaal. Maar wat was my punt nou? Daar was stil daai gedagte nou. Wat ek nou eers begin soos ek lees nou weer Jesaja. En dis vir my so 'n cool boek. Maar praat dit van hoe God die bome van Lebanon gaan afkap en sulke goed. En dan is dit soos okay, maar wat beteken dit? En hoekom Lebanon? Want vroeër in die Bybel is Lebanon 'n ally. Hulle gee vir Salomo 'n klomp hout om die tempel te bou. Die koning van Lebanon skenk vir Salomo tonne hout om die tempel mee te bou. En nou hier in Jesaja is dit van okay, nou gaan God die bome van Lebanon afkap en soos what happened, right? En dan gaan lees jy nou konteks, dan gaan soek jy konteks en soos kommentaar en sulke goed, dan besef jy die Lebanon was 'n beautiful plek. Hill country, baie bome en woude en dit het hulle trots begin raak. Hulle was so trots op hulle bome en hulle hout en hulle beauty van hulle land dat hulle prideful geraak het en God is ek haat trots. Moenie trots word nie. Right, so dis is okay, cool. Nou begin die Bybel vir my soos ek begin nou meer geskiedkundig verstaan, konteks verstaan. So ek dink jy hoef noodwendig die Bybel dadelik te begin bestudeer nie, lees hom net. En glo wat die Bybel sê van die Heilige Gees kan daai woord opbring in jou hart wanneer die tyd reg is, wanneer die tyd nodig is. En dis soos wat jy nou sê. Ja. Dis goed dat ons dit noem, want daai droom is iets wat ek vergeet het. Wat amazing was. Toe God en Jesus met mekaar praat. Ja. Het hulle nie soos ek en jy nou gepraat nie, Ja. alhoewel hulle voorgekom het soos dit. Ja. Maar dit wat hulle gesê het, was Bybelverse. Ja. Want ek sit daar en ek stom geslaan hoe hulle die woord praat. Soos hulle praat die Bybelvers en die Bybelvers en die Bybelvers en die Bybelvers. Maar as ek dit nou kan verduidelik, sê God, hoorie, maar waar's die bloed? Jesus sê. So dit maak nie sin nie. Ja. As jy daar is, dan Ja. begin jy agterkom, is dit hoekom God sê dis die woord van God. Dit is soos letterlik die taal wat hulle praat. Jy weet daai tipe. Ja. Dit is natuurlik nou my droom. Jy weet, hierdie is niks wat uit die Bybel uitkom nie. Jy weet dis wat jy ervaar het. Ja. So dit was interessant vir my. Okay. So dit is waar wat jy sê. Hoe jy hoef nie die Bybel net dadelik te verstaan nie. Ja. Want die woord kom na jou toe. Ja. Wat vir my interessant is, nê. Ek sê nou nie almal moet dit doen nie. Maar toe ek nou van dat ek nou my lewe regmaak hierdie Genesis, Psalm en die Nuwe Testament. Nou kan jy vir jouself dink, sien maar jy lees Genesis
tot 33 hoofstukke in Genesis, nog 33 boeke. Dat beteken dat die Nuwe Testament gaan nou weer by Matteus begin. Okay? En jou psalms het ons net 100 hoofstukke. Ja. Okay? Ja. So, dan gaan hy so, verstaan jy? Soos 'n stoomrol verskillende goed. So, hier as jy die 4de keer die Bybel nou deurlees, is jy op baie verskillende plekke. Ja. Okay. Ja. Nou kry jy 'n geval waar dit Paasfees is. Ons Jesus se kruisiging herdenk. Dan op die dag wat Jesus ons sy kruisiging, nie daai dag, sy kruisiging vier of herdenk, is ek waar Josef Isak die hout op die berg moet opvat en geoffer word. Psalm 22 en dan die kruisiging, ek dink in Lukas of Johannes of iets. Gelyk, as jy hoor wat ek sê, regdeur. Dan vat jy, dis kronologies wat jy lees, so lank, en op die dag van die kruisiging is dit, so, dit maak soos daai boodskap as jy Psalm 22 lees, Jesus aan die kruis basies, wat hy gesê het en al die, deur daar, maar anyway, net, want dis persoonlik vir my nou, en dis die ander ding. Niks wat ek hier sê kan persoonlik verander mens, dis net raad, lees die woord. Ja, amen. Bertie, dis eintlik die raad, moenie die woord nie lees nie. Ja. Want dis lewendig. Ja. Dis baie cool. So, gehijack, alles, en nou is daar verskriklike wonderwerke wat tot vandag toe al gebeur het. Actually, ek gaan jou weer moet terugmaak om al daai goeders te vertel. Maar is 3 keer amper dood, waar hulle my ma in Newcastle in COVID gebel het, op te groet en al die klas van goed. Toe moes ek aanstek weer vir 'n maand en goed. Maar daar's sulke klomp goed, jy weet. Maar hoe die Here my deur alles gedraai, jy weet. Nie dat ek, jy weet, vir jou kinders se saak, jy weet, en dalk die werk wat die Here wil doen deur mense getuienis. Maar ek en jy weet hoe great sal dit wees om by die Here te wees. Maar anyway, die feit by staan is, dis my lewe. Maar vertel gou, want dit is nou een ding waaraan ons geraak het wat vir my soos open-ended is wat het toe geword van jou vrou? Vertel ons net dit, laat die mense net want ek weet die mense gaan wil weet wat het daar gebeur. So ek het 5 jaar lank gebid van, en ek het vir die Here gesê, nou ons is in kontak nog, natuurlik, en ons 'n paar keer wat sy gesê, kom ons probeer weer, en dan sit 'n dag, letterlik môre, want dis gees, die twee geeste, dis 'n feit soos 'n koei. Want as ek nie daar is nie, mis sy my nou verskriklik, en as ek daar is dit nag. So dit is die twee geeste teenoor mekaar. Maar ek bly bid, elke liewe dag bid ek. Elke dag, jy sal sien hoeveel goed in hierdie Bybel is, merkies oor haar naam, nie, beloftes. En daar was een verskriklike belofte, nie verskriklik nie, waar ek in my kantoor gesit en gesê, Here, okay, ek is nou klaar met dit, met terug te gaan en daar te vra, en daai klas van goed, maar voor ek net sê, nee, gee my 'n vers of iets in die Bybel wat kan bevestig ek kan aangaan. En toe maak ek die Bybel oop. Ek sê nie dis reg nie, maar ek het dit al 'n paar keer in my lewe gedoen. Ook die Bybel dan sommer oop maak. En ek is nie 'n voorstander vir dit nie, want dit is nie 'n kaarte en lees goed nie. Verstaan jy? Baie eerbied en respek vir die woord. Ja, absoluut. Maar op daai stadium het ek dit gedoen. En ek het by Hosea 2:6 ek dink oopgemaak waar dit sê en sy sal agter dit aanhardloop en dan sal sy terugkom na haar man toe want dit is beter by hom as wat sy nou het. Toe sê sy my okay, nou sal ek net bly bid en sy moet terugkom. En 5 jaar later toe sê sy Chris, kan ons probeer en toe probeer ons. Okay? Maar hierdie keer was dit toe nou anders. Want al hoe meer ek vir haar probeer deur my lewe wys, ek forceer nie die geloof af nie, maar daar's soveel goed wat my seer maak in die huis oor die Here. Jy weet, seer maak. Dat ek op 'n stadium gekom het en die Here gesê, Here, ek kan nie meer nie. En ek het vir haar gesê, dis die scenario,
En ek het vir haar van daar af tot vandag toe bid ek vir haar siel, jy weet. Ek is te onkundig en te jonk in die geloof om die antwoorde te hê om in so 'n verhouding te wees. Dis moeilik, hoor. Dis moeilik. Ja. En die een ding wat my net voor ek het gedoen het, was omdat ek gesien het waartoe gaan ek. Ja. Met my gedagtes, met die vriende van haar, met daai tipe goed, jy weet, en ek het net gesê nee. En dit het gebeur by Paasfees waar maar ons hoef nie nou daarin te gaan nie. Die feit bly staan ons net. Die ongelowige en die gelowige en Korintiërs 7 het dit vir jou so mooi gesê, jy weet, maar anyway, die feit bly staan, dit is wat met haar gebeur het tot op hede. En ek bid vir haar siel, ek bid dat die Here kragtig, en weet jy wat, ek glo tot nou toe, die Here gaan aan haar verskyn. Ek het vir haar verduidelik, hoor hierso. Want ons sit daar die aand en ek sê vir haar, luister, jy glo in energie en al hierdie goed. Fair enough, okay. Kom ons dink net gou realisties oor alles. Ek sê die woord is die waarheid en die woord sê Jesus is die enigste weg tot die Vader. Dis die enigste weg in die koninkryk van God. Dis die waarheid wat ek glo en die woord. Jy glo nie in dit nie. Jy glo dat die Bybel is nie waar nie en dat alles is energie, daar's 'n bron van energie. As ons doodgaan, is ons energie, ons gaan terug. Ek sê vir haar, nou die woord sê as ek nie Jesus aanvaar as my saligmaker en verlosser, wat die enigste weg tot die Vader en koninkryk is nie, dan gaan ek hel toe. Joune sê as ons energie is gaan God toe. Hoor by God toe, na die bron van energie toe. Okay? So, as ek nie glo wat jy sê nie, waartoe gaan ek as ek doodgaan? Na die bron van energie. Na die bron van energie. Ek sê, ons sê regtig konsekwensies. Jy doodgaan en ek is reg. Dit is die waarheid. Dan gaan jy hel toe. So, dit is 'n no-brainer om nie die kans te vat ten minste nie. Kyk, jy weet jy sê vir mense om nie kans te vat nie. Ek en jy weet is nie so nie. Dit gaan nie so maklik eenvoudig oor 'n kans en goed nie. Maar jy weet ten minste kan dit daai persoon na die woord toe bring. Ten minste na die persoon bring om die Here aan te neem as sy saligmaker en verlosser en van daar af van die Gees uit. Okay. Want ek wil hê jy moet net die Here aanneem om nie hel toe te gaan nie. As jy hoor wat ek sê. Ja, absoluut. Maar ongelukkig partykeer met ongelowiges moet jy probeer jy moet die waarheid gee. That's it. Dis al wat ons kan doen is ons kan die waarheid gee en vertrou dat die Heilige Gees die conviction gaan doen, die oortuiging gaan doen. Want ons kan niemand oortuig om na Jesus toe te kom nie. En dis al jy kan 'n kameel ook maar net tot by die water vat raak. En dis die ding is soos dis die reality is. Vir ons maak dit glad nie sin nie want ons het hierdie oortuiging van dit. En ons is oortuig en ons glo in dit. En ek kan nie verstaan hoekom ander mense dit nie sien nie. Ek kan nie sien hoe mense lewe doen sonder Christus nie. Maar dis net omdat ek weet, ek kan nie lewe doen sonder hom nie. Soos ek sou al lank al nie meer gewees het as ek op my eie probeer het nie. En ons almal kan getuig van dit. Maar okay, so maar net om vinnig te sê, so ek glo vas, oor toe sê ek net vir haar ook, doen my net 'n guns. Wanneer ook al jy reg is, gaan net op jou knieë en sê ten minste die volgende. As u die waarheid is, as u Christus die waarheid is en die woord soos Christus gesê het is die waarheid, openbaar jouself aan my. Sê net ten minste dit. Want ek en jy weet, as ek vashou in die Here en ek bid en sy doen dit, gaan die Here aan haar verskyn. Dalk nie so fisies nie, maar deur iets dat sy gaan weet. Dit was hoe God in haar verskyn. Ek glo vas dit gaan gebeur. Ek wens so graag dit gebeur, want ek sal so dankbaar wees dan as jy dink, sien nou maar iets moet gebeur. En sy staan voor die lewende God en ek het 'n aandeel aan dit. Maar anyway, dit is tussen my en die Here. So is julle getroud? Ja, nee, ons moet nog deur die drama gaan. Maar die feit bly staan is, dis die scenario. Okay, dis 'n interessante lewe, Chris, joh.
Maar ons bly nie meer by mekaar nie. Oh, Ja, nee, glad nie. Nee, Ja. nee, sy is in Johannesburg, ek in Pretoria. ja, Nee, ons het aangegaan met ons lewens, ja, maar ja, okay. ons moet nog net die goed Mm. die formaliteite doen. Ja. Alright. Yes, ou, maar dankie dat jy kom kuier het. Crazy. Ja, Ja, so dit is crazy. al wat 'n mens kan sê is jy sal dit nooit verstaan tot jy dit Ja. Die ander ding is ons is as jy die Here een keer aangeneem het, glo ek vas. Jy kan nie uit sy hand gaan, jy kan nie terugval nie. Alhoewel daar's twee goed wat my so 'n bietjie die feit is dat ek voel net omdat ek die Here aangeneem het toe ek 'n kind was. Okay? Gaan die Here jou terugbring, maar dit Ja. gaan definitief nie lekker wees nie. Nee, maar dis soos ons nou Dis gesê het, nie hy gee vir ons roep, want ons moet seer kry ook, en ons moet leer, en dis maar wat met my ook gebeur het, en soos ons nou ook gesê het, wat in Spreuke sê, jy weet, die righteous man falls, but he gets up, en dit is vir my so groot troosting gewees, want ek besef soos, ons moet nie onsself skop as ons val nie. Ons moet net opstaan en na Christus toe gaan en om verskoning vra en sê help my. Ek kan dit nie doen nie. Ek dink dit is my takeaway uit enige gesprek en en julle ons gaan nou afsluit. Ek weet dit is ons gaan nou met 10 in 2 dele deel, maar hierdie episode gaan ons amper afsluit. Ja, dit is my takeaway uit elke een van my oor die 90 onderhoude nou al. Is die oomblik waar die persoon oorgegee het en gesê het ek kan nie. I can't do this. Save me. Dis wanneer die verandering kom. En dis waar vir my ook gewees. So, dis beautiful dat God ons hy bring ons terug na hom toe. Ja, en die Here het my van daar af gebless. Ek is uit die praktyk uit, maar ek het my eie besigheid begin, besigheidskonsultasie, kommersie, business structure. En dan het die Here bonatuurlik my half geseën met om boeke te begin skryf. Okay? Nou ek skryf nie eens oor my eie lewe of iets of geestelike boeke nie. Ek het 'n fiksieboek begin skryf en 'n trilogie van dit. En ek het nooit in my lewe eers fiksieboeke gelees nie. Jy weet, daai tipe effek. En toe ek amper in die hospitaal was, toe begin ek eers boeke lees. En die Here het 'n sekere ding oor my pad gebring wat toe besef, kom ek probeer dit skryf. En dis waar ek, soos Maas gesê het, 'n skrywer nou geword. Nou, dis cool, ou. Maar ek gaan jou weer nooi. Ons gaan hierdie moet afsluit. Maar ek wil jou weer nooi. Jy het nou genoem daar's 'n paar goed wat jy nou nie aangeraak het nie. Maar ek sal graag oor die boeke ook bietjie meer wil gesels. Maar thanks ou dat jy kom kuier het. Regtig cool storie. Ja, nee, dis awesome. En dis nogal lekker om oor hierdie goeters te kan praat so. En Ja, mens kan vir ewig aangaan. Ja, mense is 'n probleem, maar ja. Ek kan ook vir dae lank oor die Here praat. Dit is as ek nou lank genoeg in gesprek is en dit begin die draais in doen, dan begin ek so half mentally en emotionally uitcheck. Yes. Maar dit was regtig awesome. Ek is dankbaar dat jy kom kuier en mag die Here jou seën en ek glo saam met jou vir die Argentyn soos jy genoem het. Ja, maar dit sê gered word. Jy weet, dit is nie maar soos dit sê gered word. Amen. That's it. Amen. Dis al waarvoor ek vra. Ja. Jy weet, maar die een ding wat ek wil sê is hierdie getuienis en met wie mens praat, is dit net om God te verheerlik. Amen. Wat hy vir ons gedoen het. Ja. Amen. That's it. Dis al wat dit gaan. Dit was op en af lewe, maar dit is net om te sê Here, dankie. Ja. Dankie dat hy ons gemaak het. Want dis amazing as jy dink ons gaan eendag vir ewig saam met 'n almagtige wese wees, jy weet? Ja. Wat elke dag create. Ja. En ons is gekies. Ons is gemaak vir dit. So dankie vir dit. En jammer vir al die besluite wat ons geneem het. Maar al die heerlikheid dat hoeveel keer moes ons al dood gewees het? Ja, in 'n dronkenskap of van dit of
pyn. Amen. Thanks Chris, waardeer my. Dankie. Dankie dat jy kan kyk. Julle, dankie dat julle ingeskakel het. Mense kan nie, dis eintlik so moeilik om wat God vir jou gedoen het op te som in 'n uur of in 2 ure se gesprek. Maar ja, ek glo daar was 'n klomp takeaways gewees in hierdie chat en ons hoop julle het dit geniet en ja, nogmaals dankie dat julle hier was en ja, sien julle in die volgende episode. Totsiens. Totsiens. Thanks man.